Ek dink is 'n refreshing change of pace en ook ek dink vir ons vele luisteraars soos ons weet, as dinge enigstens bietjie anders klink op hierdie sessie, ons is actually vir die eerste keer in 'n studio, nie ons eie studio nie. Home studio. Ja, dis studio bly studio. Ja. Dit is ons gas van vandag Pason Loubser se home studio. So die setup is bietjie meer formeel. Tuis atelier dink ek is die mooie. Tuis atelier. Tuis atelier. Ja, Skus. ek dink die grootste verskil tussen die setup is dat hier nie 'n bed in hierdie studio Ek mis die bed in die lesenaar, ek gaan met julle eerlik wees. Dit gaan 'n tydjie vat om aan gewoon te raak, maar Sekere studios kan nou dalk weerens wees. Ja. Jy weet nooit nie. Rockstars het baie weird demands. You never know. laat vir die rekord is nie 'n bed in hierdie studio nie, so Hier is wel Nie vir nou nie. hier is wel about 30 gitare. Ag, jy weet, ek dink ek het op 'n tel by 15. So kom ons So split the difference. It's 30 probably. ons het nou gechat oor, maar ek dink ons moet dalk op rekord vir jou vra. En jy hoef nie noodwendig 'n bedrag te gee nie, maar hoeveel min of meer dink jy het jy al spandeer op musiekequipment, want as ons hier binne is, Jong, ek moes vir versekering nou dag moes ek eintlik 'n lys maak. oef. En my oë het nogals 'n bietjie oopgegaan, want mense dink nie so daaraan nie. ja, Want alles wat hulle sien het nogals, ek bedoel, toen hierdie al van dat ek 18 is, so 40 nou, so it's been a while collecting met mekaar sit. So kom ons sê net dit is 'n goeie bedrag. en Dis 'n goeie bedrag. Ek het 'n bietjie geskrik. en natuurlik is jy nog nie klaar nie, want ek Well, hulle sê mos you always just need one guitar, one more. Right? net nog een. Ja. Ek moet sê ek is relatief satisfied. Ek kan doen. Ek is happy. Dink jy het genoeg? Dink ek het genoeg. Ek weet nog nie. Ek dink so. Ons sal 'n foto opsit van al die Ons gitare. sal 'n foto opsit van al die equipment en Ja. Ek dink ek het genoeg. Ek weet nie. Ons moet sien. My vrou sal dalk nie met my saamstem nie. Maybe gaan jy deur een of ander musikale, I don't know, 'n nuwe musikale rigting wat dan nou vir jou gaan verg om. Jy weet ja, ek kan altyd 'n 80s synthpop band begin en dan kort ek weer 'n digital keyboard. Jy weet. Dis al wat ek dink oor is, want ek voel jy het pretty much alles wat jy kan nodig hê hierso. So. Ja. Daar's ewen 'n Ek brawe is trim hier happy. dan. Daai was nog van Pretoria so. Shout out to Pretoria. Special. Soos al Die hele Love you guys. Pretoria, baie dankie. Love you guys. Ja, maar die ander interessante ding wat ons ook opgelet het is dat ek dink ons het dit gehoor op 'n ander podcast ook. En jy het dit vinnig genoem dat jou pa lank in die Yes. army was. En dat Hy hy was, ook besig is met karate. Ja, hy vier verjaar sy 60ste herdenking in karate. Hy was vir ek dink 40 jaar in die weermag gewees. My pa is nou wat 75, 76. So hy moet nog mense verlewe. En hy is Lekker probably job. baie fiks oor. Om op Ja, 75 nee, hy is baie fiks vir 75. Ja. Hy het inspirasie wat ek duidelik nie volg nie as jy kyk na my figuur, maar hy is, rock and roll lifestyle is bietjie anders as nie. ja, maar nee, ek moet sê dit is baie inspiring. Ek dink in 'n manier kom my musikale dissipline probably van hom af. Maar Ja, dit is dissipline wat jy vir jou passie het, jy weet. Ja. Enige gerugte dat dit waar is dat hy iets te doen het met Karate Kali of iets soos Nee, maar ek het eendag gesit en deur van sy fotoalbums gekyk. En dan was er die dude met die gemmer man met die mustache. En ek sê, I like baie is Chuck Norris. En dis well ja, dit was Chuck Norris. Dus ek sê, wat? legit. Hy het ek dink in die 70s het hy vir Suid-Afrika teenwoordig in karate. En dit was nog voor Chuck Norris was. Ja. He was just Chuck. Die Norris het nog na die tyd gekom. Ja, dit het hulle te mekaar gevat. Hy wil nou net vir my sê of hy gewen het of nie, maar ek vertel vir almal dat hy gewen het. Daai is 'n baie cool collector's item, nou dat ek moet dink aan. Maar ek het daai foto gekyk, is hierdie like moer bekend. Maar my pa is baie nonchalant oor sulke goed is en was nogal skak van nie. Hy sê, ja, nee, is Chuck Norris. Ek sê, wat? Ek sê, Walker? You fought Walker's Texas Ranger? Come on! En, so ja, ek sê vir almal uit gewen, maar hy het nog nooit gesê of hy gewen het of nie, maar ek sê vir almal uit Hy gewen. gaan vir jou 'n nota los eendag en sê ek het gewen. On his deathbed. Of op sy grafsteen, my seun ek het gewen of so Ja. iets. Of net hier is wat dit is Hier lê die Chuck Norris se mustache. Ja. Ek afgeruk het in die 70's. net so. Dis laat my dink aan my favorite terrible grappie. Kan ek vir 'n terrible grappie vertel? Ek sal altyd op 'n terrible grappies. Dit gaan oor hierdie skeepskaptein wat vir jare
jy weet, jare is hy die ship's captain en maar altyd as hulle in die hawe gekom het hy die boksie uitgehaal. En het hy so gestaar in die diepte en na die boksie gekyk. En dan gaan jy weet port, starboard. En toe eventually gaan hy dood. En die hele crew was altyd gefascineerd oor die fucking boksie wat hy gehad het. En hy het die boksie nog gelos vir die sy first mate or whatever. En toe hy die boksie oopmaak, dis net 'n papiertjie wat sê starboard left, port right. So, dis die geheim van die lewe, mense. Keep it simple. Happy met dit. Ek sal dat Heinrich 'n grappie vir jou in die breek vertel. Ons kan hom ongelukkig nie op jou podcast vertel, maar jy kan dan in die tweede helfte report aan die luisteraars of dit Okay. of die moeite is. En as hulle ons dan ooit raakloop, dan kan hulle vra vir Heinrich my grappie vir hulle ook te vertel. Dis 'n goeie ere. Ek gaan hom nou volgende keer ek begin regtig worry oor wat 'n grappie is wat ek nou vertel. Ek gaan hom nou op stage roep en like, hey, daai grappie wat jy vertel het. Kom, Ja, asseblief. Special. people man. Jy het nou so vinnig nou net genoem dat jy vanaf Goed tog. soos 18 nou half in die musiekding is. Yes. Dit sal nog interessant wees om bietjie te hoor soos waar jou soos kinder- en vormingsjare bietjie ingespeel het in hierdie ding wat begin het. En jy het ook vroeër genoem wat crazy is dat jy's self-taught. Ja, so ek het groot geraak hier in die ateljee waar ons nou, op so 'n klein Groenland bottelery, net buite Stellenbosch. En my pa het gitaar gespeel, nooit regtig my geleer nie. Maar mense gaan like enig as jy kan speel, kom terug na my toe. Dis ek is challenge accepted. My broer het ek 'n bietjie gespeel. Maar ek het in die begin meer rondgedabbel met bass as gitaar regtig, want gitaar is lame, almal het dit gespeel. En ag jy weet, ek het groot geraak meer ek sal jy weet jy luister altyd in die begin die musiek wat jy mal haat. So ek het jy weet met like punk, Offspring, die eerste album wat ek ooit gekoop het was Green Day Dookie. Offspring Smash, wat ek volgende jaar gaan kyk, dit gaan awesome wees. Ons is ook Self, daar. ons is En ook toe like jy weet wat sou wat gaan. En nou het ek begin. Oh. Was baie groot Motorhead fan geweest, Metallica, al daai tipe goed. En toe het ek 'n album ontdek van so Texas dude met die cowboy hat. En ek probeer dink die eerste ding wat ek geluister is met ek daai 3 chords hoor, dis ek sê wat is hierdie? Toe gaan ek deur Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, toe ontdek ek self my maal is 'n ou vinyl collection. En ja, toe van daar af het my obsessie geraak en enige band wat ek in kon speel, het ek probeer speel en enige musiek wat ek kon luister, het ek geluister en probeer uitwerk. So ek het myself nog geleer baie keer om albums fucked up te luister en gelukkig was die vinyls, dit was toe al CD's. So jy kon dit al rewind en weer, jy weet. Ja, jy weet, en dan kom jy agter, ek bedoel, jy leer die signature licks, daai al die BB King goed daar. So is maar baie mengsel van blues, metal, country, alles half in die mixing pot. Dus ek sê ek maar vir enige iemand gespeel wat 'n gitaar gesoek het. So Bullshit your way, kids. That's what I did. so Kan jy metal speel? Totally. Kan country speel. Cool, mos gaan dit. En so ek was baie keer geleer om deur baie in die diep end myself in die diep end te gooi. En dan moet jy nou maar sink of swem. Right? So, ek dink 'n interessante ding vir my is dat ek weet nou nie hoe oud jy was toe jy nou die blues en so ontdek het nie, maar het jy ook gevoel dis half voel vir my of dit is amper destined gewees van daai oomblik af wat jy jou eie bluesband sal hê wat jy nou Probably. Ek vandag bedoel het. ek probeer dink dit was rond op so 14, 15 na rond. Ek Stevie Ray Vaughan ontdek het. En so ek sê dan gaan jy terug en jy soos wie hy geluister en jy kom agter uit baie van Albert King gevat en dan wie Albert King geluister en so gaan jy in die rabbit hole in. En dan kom jy waar. And it all ends up at Robert Johnson. ja. And then it all ends up at Robert Johnson. It all goes to BB King at one stage. En dan gaan jy vorentoe. So die ding van blues, ek weet nie, ek dink wat my half aangedrek daarna is dat dis en jy baie simplistiese musiek, maar you can't fake it. Jy kan die licks aan leer, nooit van nooit. Maar as jy nie jou siel daarin sit hier, then it's not going to mean anything. En ek dink dit is 'n groot terme vir musiek in general groter is dit.
Van ek sê altyd vir my ek glo nie se reg in genres nie. It's either authentic and good music or it's unauthentic and bad music. Want in elke genre is daar kakmusiek, maar daar's ook baie goeie musiek. Die enigste ding wat ek nog 'n bietjie mee sukkel is electronic en trance. Ja. I'm not gonna lie, but that's just my Baie personal taste, I choice. guess, Ek kan dit waardeer want daar is goed wat baie musikaal baie goed is daarin. Dan het jy heeltemal iets wat ek gaan luister elke dagie. Maar ja, so vir my, ek dink dis die ding wat blues vir my geleer het en is iets wat altyd half vir my gestak het en ek dink dis ook vir baie mense sê dis 'n baie great ding vir 'n jong ouetjie om te leer. Want nommer 1 dit leer jou ook om saam met ander mense te speel. Wat baie belangrik is om te improvise. Dit is ek sê, dis 'n ding van jy moet dit forceer jou om jou eie stem te ontwikkel. Whether it op gitaar is of actually letterlik jou eie stem, maar of in my opinion. Because I mean, dis die joke van how many guitar players does it take to play a Stevie Ray Vaughan song? All of them. Right? Ja. Jy weet ons almal gaan deur dit en ons leer, jy weet, you learn the licks and you go through it, maar om regtig dit jou eie te maak, dit is daai ding van it forces you to jou persoonlikheid moet deurkom. Ja. Otherwise it's just another honky playing 12-bar blues, man. En as jy moet sê sê nou maar baie influential blues album wat Ja, daar's baie. wat jy moet van in haar jong stadium wat jy moet cite. Ek wil vra nou maar net uit my eie interest uit hierso. Ag, is probably maar so goed so Texas Flood en dan dink. En met daai tipe goed. Wat so. En soos ek sê, B.B. King live at the Regal was ook 'n baie groot influence. Maar is baie Stevie Ray Vaughan in begin en toe begin ek baie meer die ouer goed ontdek. Jy weet, goed soos en like Ali John Lee ook goed verby is in een chord is maar gaan. Kom jy agter jy hoef net like jy moet net een progression hê dan jy 'n song, jy weet. It's great. Maar Stevie Ray Vaughan baie begin Hendrix obviously al uit tipe goed, jy weet, wat sê. Al uit tipe goed. Maar ja, dis moeilik. Maar ek sal sê Stevie Ray Vaughan Texas Flood is seker die eerste blues album. Anyways, ek sê dan gaan jy terug, ek het terug gaan deur my ma se vinyl collections. En dan ontdek jy Cream en Clapton en Hendrix en hoe het ek Muddy Waters? Ek nooit geweet my pa se hippie, al was 'n Muddy Waters album waar eens gewees. Ja, dit was my volgende vraag vir jou eintlik soos en is interessant natuurlik hoe die tye verander het want vandag met die internet is dinge obviously bietjie makliker. Baie makliker. So jy Very sê much more soos easier. obviously nou deur jou ouers se musiek te gaan was probably een van die soos key sources geweest waarop jy goed afgekom het of het jy 'n paar ander interessante avenues gehad waar jy Ek was by ouers en dan obviously op hoërskool jou vriende. Waar jy meer die contemporary musiek luister. Ek bedoel ek kan onthou ek dink was dit ek praat nog van standaard, sorry. Dit is nou 'n graad, whatever. seker die So mense dit sal verstaan. 6 gewees wat 'n ou Rage Against the Machine album gebring het en my brein was gebraas. Ek sê wat is hierdie? So ek kan altyd in 'n weird manier, ek sê nog altyd ek sê musikale skizofreen. Want vanaf hoërskool was dit ook soos ek is mal oor die old school goed, maar ook ek was mal oor Rage Against the Machine, jy weet Muse, al daai tipe goed ek baie geluister. So ek dink dis hoekom my goed ek lag altyd en sê hoe kan 'n baie moeilik in 'n boks kan geplaas word met my eie goed want is heavy, maar dis blues, maar dis heavy. Because I've always like kind of both. En het like soul en die rustig en die gemeng met die hart en die heavy. Maar die sad ding van vandag, ek bedoel it's great. Don't get me wrong, I'm not going to be an old man yelling at clouds. Although ek gaan probably wees een van die tyd in hierdie interview. Nog nie daar nie. Maar jy weet die jou access en goed is amazing wat jy vandag het wat jy net nooit gehad het in daai dae nie. Maar dit voel vir my 'n bietjie dis baie moeilik om te verduidelik want daai ek bedoel as 'n album uitgekom het, dit was 'n event man. Ja. Of jy weet jy het in 'n vinyl shop of 'n thrift shop gegaan en jy het hierdie CD ontdek en vir 2 maande was dit soos jou wêreld. Ja. Like ek vang myself nou al dat ek luister nie meer
Die hele album. Die hele album, ek luister meer so intent na musiek as wat ek gedoen het toe ek Ja, dis jonger was, maar dit is nou so maklik want jy weet, hoe kan ek sê, die algorithm is the Ja, greatest as jy- thing and the worst thing that's happened, want, oh, you like this, kom ek geef jou nog 30 ander bands wat so klink. Ja. En op die einde van die dag vergeet jy wie was die eerste band wat jy geluister het. Want jy weet, En die groot issue dink ek is mense word nie die geleentheid gegee om hulle eie musieksmaak te ontwikkel nie. So jy dit is half soos dis klomp goed wat grens aan mekaar, maar waar's daai soos een soos wacky ding wat jy glad nie man. dink dat jy van gaan hou nie. waar's maar die emo kids? Stik wel weet. Hoorskool is dat die emo kids en die goth kids gehad en die metal, jy weet, Ja. ek lag altyd jy het meer van 'n subgenre scene gehad, dink ek. Die ander great ding van vandag is dat die niche genres voel ek het 'n bietjie meer van 'n kans as wat dit gehad het in die ouer dae. Jy weet, soos blues en Americana en folk en sulke goed. Bietjie meer van 'n kans, want daar's meer mense wat juis 'n baie meer curated playlist vir hulle self kan maak en sê, jy weet, ek hou van hierdie, so ek gaan vir hierdie goed gee. Waar ek bedoel, as ek terugdink aan hoërskool, radio was king. Jy het maar geluister wat op die radio was en so ek sê jou buddy dalk met hierdie album ingebring of it was a different time, man. It was a different time, kids. Ja. Chappies was nog nie fucking 50 cent hier. Ja, Dat jy is het scary. Hulle is al 50 cent. This is what Ja. happened, man. Anyway. Kan jy nou wanneer ons 'n chappie Even gewaar het en dit is probably daar, maar ek sien dit net nie meer nie. Nou, ek het my old man yelling at clouds oomblik gehad. Met die chappies. Ja, ek het nou 'n gig gestop. Ek dink was by ek kan nie onthou wanneer dit was nie. So ek is Boycott 2 jy jaar die terug chappies gewees. of? So 'n bietjie. Want ek het gestop na die gig want ek gewoonlik doen as ek ver moet ry vir 'n gig. Jy weet, dit is lekker om 'n chat te jy weet, jy sit te kou en ry na my, jy dink aan ander goed. En ek kan hom daai ek loop in die winkel in en ek sit R2 neer. Nou, toe ek klein was, as jy R2 gesit het, het jy letterlik 'n hand vol Ja. chappies gekry. Die het my 4 gegee. Dis ek sê wat? Waar is die chappies? Ja, ek sê was die res van die chappies. Hy kyk vir my en sê hoekom ek het vir jou die chappies dan gegee en ek sê nee, het hy moes letterlik daai is movie ding met hy moet die jars omdraai. Self gaan en is 50 cent een. Ek sê wat? Anyway, old man rant over. Jy het so vinnig geraak aan hoërskool en so nou. Ons het toe ons met Pierre gechat het gepraat oor sy My Pet Sock Wow. era. En obviously die voor jou zinkplot era, het jy enige My Pet Socks gehad of was dit net Daar was 'n paar, maar ek kan nie name onthou nou enigstens sê. Maar as ek sê ek was regtig maar 'n musikale slet wat ek maar vandag nog steeds iemand gespeel? nog steeds is. Enigiets wat 'n gitaar was. Maar ek het 'n baie goeie vriend van my het baie skool hoe kan ek sê opsetlik gemis. En gaan gitaar speel in die tuin nou. So ja, ek het baie saam met mense gespeel en so ek sê hier en daar was daar randomly 'n band wat mag gejoin. Dit het nooit regtig gebou tot 'n show nie. Dis maar die ding van hoërskoolbands. Jy is die grootste band in die wêreld in jou basement. Ja. En so dit was eers rarig met Zinkplaat wat ek regtig al voor mense begin speel het. Maar ek het so ek sê ek het maar so eksperimenteer en I was the slut for hire. Ja, van gitaar nodig het. Is dit Vandag nog steeds, as jy gitaar nodig het, bel my. Kontak goed om te weet. Ek weet nooit wanneer ek 'n random basson sou moet uitdruk by een of ander event nie. So. Jy weet dit, ja. Saterdag Of wanneer ons 'n gig speel natuurlik Exactly. in ons kort en Of course. Bass is stuk. Never let the dream die. Exactly. Nou dat ons dus 'n bietjie geraak het aan hoërskool en klein bietjie Zinkplaat. Soos hoe het daai soos ontmoeting plaasvind? Was dit Bertie wat jou eers benader het of Ek probeer 'n mooi ding. So hoe ek 'n storie in my kop het en dit kan heeltemal verkeerd wees. So ek was in Paul Roos. Mense moet dit sê as jy in Paul Roos is. Exactly. Moet mense sê ons was in gym, so ons mag dit ons moet dit ook sê. Maar soos hoekom ek dit sê, so die wedding van Paul Roos in daai tyd, ek neem aan is nog dieselfde, ek weet nie. Was dat dit het 'n verskriklike fasade van 'n rugby skool. Wat dit is. Maar daar was baie dorpskinders wat ek so toe gegaan het. So en jy was 'n dorpskind. nee, ek moes in die koshuis wees, maar ek dink ek vir 2 weke in die koshuis en toe fok of ek. Ek is nie goed met reëls hier, moenie vir sê wat om te doen nie. I don't know. It's that punk spirit in me that still Ja, stay. jy kan nie groter van 'n klise wees nie, ongelukkig. I know, right? Like, weet, musikant hou nie van reëls hier. Ja. Volgende gaan ek vir sê, ek kan nie admin doen nie, jy weet, it's all part of the package, maar. En so daar was, jy weet, dit was 'n baie eclectic mix en daar was nogals baie meer kultuur, ek dink as wat mense dink. Jy weet, daar was baie goeie musikante wat uit skool uit gekom het. Ek bedoel, een van my favourite gitaarspelers van altyd, Henry Steele, wat nou vir Karen speel, Karen Zoid speel, hy was 'n paar roos gewees.
So jy weet, daar was hierdie half sub-undercurrent van culture en stuff. En Bertie, ek en hy het saam rugby gespeel hele paar jaar. So, Posisies. laat ek het so stel, as jy sê vir my kyk, wat dink jy het ek gespeel? Dis moeilik. Weet jy, ek voel dis is 22 jaar terug. Ek kon baie anders gelyk het daai. Dis waar. Nee, ek was stit geweest, loskop en vaskop. Bertie. Eers is hakker, Bertie het hakker gespeel. So dit was letterlik in die heup gebind. Ons is letterlik in die heup gebind. Maak dit eintlik nog weer spesiaal. Ja, so ons jy weet almal mekaar geken en hy het 'n songwriting competition gereël. Ek seker van hy het dit ook vir julle vertel. Dink Beere dit was vertel. Of Pierre het vertel, maar ons het met hulle meer oor die comeback gepraat as hy. okay, wel hy het 'n songwriting competition gereël. Ek het eers geweet hy kon songs skryf, ek het nie eers geweet hy speel gitaar nie. En ek het sou met die buddy van my wat skool opsetlik gemis het en gaan gitaar speel het. Ons het self ingeskryf is, ek kan nie eers die naam onthou nie, wat iets belagriks. Dis 'n psychedelic Kailicha blues band, ek kan nie eers onthou nie. Daai klink ek nog as cool. I can't remember, it was a baie obscure naam. Nie te ver af van so loop so in the Violent Free Peace. Nie te ver af, jy weet. Sal net maar vir sê wat daai vandaan kom, maar langs die rekord, hy het die show gemis. So ek het letterlik al gesit op my eie en gitaar gespeel vir 2 minute en afgeloop. En dit is baie, jy weet, sad. En toe wen Bertie die kompetisie. Sy eie kompetisie wat hy gereël het. Baadjies vir boeties. En die prys was jy kon 'n rekord in jy kon 2 songs rekord in Sunset Studios by Jurgen van Wegmaar. En toe het ek hom basically gepla tot hy my toelaat om saam met hom te speel. Ek het hom basically geharass en gehound elke dag want ek wou in 'n recording studio ingaan. Never been in one. En dis kind of hoe dit begin het. Het ons 2 songs record. En dit was nie baie lank daarna nie. As die EP gehad, was dit 2 of 3. Ek dink eers daai EP bestaan meer nie. Dit is nog hy het nog so berei aangegaan, dit was moersnaaks. Hy het baie rustig gelyk as dit. En as die EP record en toe is ons okay, ons kort 'n band. Toe Beer het ons geken deur die skool. Toe was Beer nog in skool. En Beer apparently het vir hom gesê hy moet vir my fire, want ek werk saam met die band nie. Dankie Beer. Lekker Ons het dit uitgesort, weet nie waar nie. Met elke member wat jy praat kry nuwe insights vir die Exactly, ons innerlike is- politiek. Ons is goeie vriende nou, so dis nou Ons al. collect al die stories nou soos die Maar kyk- Infinity Stones. Kyk aan daai daar is dit soos al is dit die rustigste song, was dit basically enige. So ek kan verstaan hoekom hy. O, jy elke Ek kan song verstaan. basies dit gedoen. Ek toe het Beer basically elke gesê, song soveel gesal as wat ek kon, want dis al wat ek wou gedoen het. So ek verstaan waar Beer vandaan kom. En dis Dis is stel dit weer jy nog steeds in die musiek op maar 'n goeie manier, soos dit is. Ek dink julle het die balance gevind na ruk. Ja. ja, dit was letterlik soos en dan as jy nou regtig vinnig wil, dan sit jy die wah by dan. Dis Metallica man, dis cool. Vir die mense wat nog nie agterkom, is baie interactive episode hier. Exactly. Die soundclips word provide. Anyway, en dis wat ek kort 'n drama. Dis Bertie is nee, maar Beer, dis okay, cool. En toe kort as 'n bassist en hoe ons verbytel opgespeel het is ons het gehoor van hierdie ou. Almal het gesê hierdie ou van Bloemfontein, hy's moer goed. Jy moet hom kry. Bytel. En ons probeer die ou in die hande kry. Ek wil dis anders te daai dae. Ons die Nokia 3310 was soos net uit, jy weet. Jy kon Snake speel. Jy kon Snake speel, 'n SMS stuur en bel. That was it. Snake was legit by the way. That was awesome. En it was amazing. En ons het die ou gebel en ons het hom net nie in die hande gekry nie. En toe het Bertie letterlik in hom in hom vasgeloop op kampus. Soos like, en dan soos jy weet daai movie ding van die ou loop en die ou vas by die boeke. En dis is sorry, like cool Bertie, dis ja, so ek's bytel. Dis is wat? Wow. Jy's bytel. Ons soek jou al vir 2 weke. Dis actually nogals, dit klink nogals soos 'n buitel ding daai. Dit is 'n bytel ding, jy weet. En ja, dit is bezinkbaar basically of zinkplaat in die vorm wat almal dit ken was die essentially gebore. So dit ons nog ek dink 3 songs record. Dit is die eerste album uitgebring 2003. Ja. 2003 daarom. Ja, so dis basies die begin van zinkplaat en yeah man, what a ride. Wat 10 plus whatever jaar later. Ja, so die een ding wat ek nou nog ons gewonder het en ons het nou ons gaan nie te lank stil staan by Zinkplaat noodwendig. Ek gaan nie op nie. Is julle het obviously almal verskillende musieksmake wat bietjie overlap op sekere plekke en so.
En dit het maybe dalk eens later deurgekom maar jou groot liefde vir Senoma Blues. Hoe het jy te werk gegaan om dit half in te werk in die band se sound en met tyd? Well, nee, ek wil ons in AC/DC invander. Dit was my doel. Was dit wat die fight beweeg? That was me, man. Ek wil ons in AC/DC invander. Dit maak nou soveel meer sin. Soos al die verskillende klanke en Ek wou ons totally in AC/DC invander het en ek het meer van heavier goed gehou. So in die begin was dit moersnaaks, want ons het hierdie boer gehad uit Prieska uit wat 'n Bob Dylan fanatic was, nog steeds is. So hy wou folkie Bob Dylan is tunes skryf. Beer was 'n punk head geweest. So hy wou net punk drums op alles gespeel het. Beitel was Red Hot Chili Peppers / Radiohead fanatic. So dit was baie weird kombinasie tussen verskriklik diep en depressing en funky. Ja. En ek was hierdie weird alternative rock wat soos hierdie weird obsession met blues ook gehad het. Maar in die begin het Bertie het basically die eerste 2 albums pretty much geskryf. So ons het almal iets half aangevul. Dit was eintlik eers met ek sal sê met Musieke Geraas was die eerste album wat almal se invloede hoe kan ek sê het gejal het vir die eerste keer. Ja. En almal meer input gehad het in die skryfproses. So ja, dis 'n goeie vraag en ek kan nie eintlik vir jou antwoord gee want somehow it worked. Ja. maar dit het obviously vir al die Kind of ander lede worked. kan ook gewerk want jy het letterlik nou basies die 4 genres genoem wat probably die mees prevalent is Yes. deur Ja. al die albums en jy sien alles baie duidelik in die verskillende songs. Ja, jy weet Maar dit maak vir 'n unieke sound wat awesome is. Ja, soos ek dink in die begin het mense regtig geweet eintlik wat om met ons te doen nie. Want dan was in die begin al vir die boere rock, maar ook nie eintlik die en veral te Musieke Geraas uitkom was al definitief 'n shift in sound. Sal ek ja, sê na iets definitief. bietjie anders is wat die eerste 2 albums was. Ja. Waar ek van hou. Ek like dit as bands hoe kan ek sê met elke album kind of iets anders te doen. Ek weet nie almal daaroor nie, maar I like that, maar ja. Nou nee, dalk dis nou dalk 'n bietjie meer van 'n spesifieke vraag, maar ek dink baie keer aan die song, die Middernag in Dorpsstraat song op die tweede album. Ja, daar is 'n song. Jy weet nou sê Bert het basies die eerste 2 albums geskryf. Ek voel nie vir my daai song kom van iewers anders af en ek het nog altyd gewonder presies van waar af. Ek het daai song geskryf. It was one of my first attempts, so I look kind of back at it and go, Ek dink dit is so sleg te voel nie. Ja, dis 'n vibe. Dis 'n vibe. Nee, dis is een ding wat ek al geleer het wat moeilik is om toe te pas, maar wat ek probeer altyd doen is 'n album wat mense altyd sien as 'n snapshot in tyd. Want ek spot altyd nie spot want dit is waar, maar as ek iets record, I can only listen to it for about a month. Dan moet ek op analyse nou daar. Want dan gaan ek begin ek kon daai beter gedoen het of kom ek daai lekker opgespeel of dis tans die krisis wat ek nou in sit deur om my eie album te probeer record. Ek kan elke dag sit en gaan ek kan nog hierdie bysit, ek kan daai bysit of ek kan hier wegvat of so veral met as ek nou terugkyk na die eerste albums. Jy weet dit is lekker om die groei te sien. Maar as ek 'n deel van my het gaan like, kon dit so gedoen het of kon dit gedoen het of jy weet. Maar dis maar I hindsight. don't do that. Hindsight's a bitch. Jy was nie daai musician gewees op daai tyd om dit so te gedoen het nie. So. Ag ek was gelukkig kan ek nog sê ek was jonk. Toe. Jy het wel nou geraak aan iets wat my nogal soos I was still young. uitgejump het vir my Ja. is jy sê half mense het nie regtig geweet wat met julle te doen nie omdat julle kind of ek sal nie sê all over the shop was nie, maar julle het 'n wide variety van goed gehad. Dink jy Veral met dit musiek uit die geraas. So vooruit was dit 'n bietjie meer, hoe kan ek sê jy weet ons het bietjie meer in 'n Afrikaanse boksie gepas. Waar na dit was dit of na dit was dit vir my meer dit was zinkplaat. Vooruit was dit al it could have been beeskraal or whatever. is, Ja. maar Maar dit was daarna meer dink was jy zinkplaat. dit het op 'n kommersiële level half teen julle getel tot 'n mate want dit kyk, soos hier is die funny ding. ja, Hier is die snaakse ding. As ek dink ek kry dit baie as ek met jonger mense praat. Just nou klink ek raar as ou mense. Anyway. Ek dink die facade MCon daai tipe goed het 'n baie tipe projected a certain image. Ek bedoel die scene was toe maar ek het nou nie 'n Lamborghini gaan koop na my eerste album nie. Jy weet like nee. ons was maar nog nie. Jy weet nie dat ek net hierdie op rekord kry. Ek is ongelooflik dankbaar vir al die ondersteuning deur al die jare en jy weet almal wat 'n CD gekoop het en 'n hemp, jy weet moers baie dankie, maar net
om dit in perspektief te stel. Jy weet, so daai is moeilik vir my om te sê, want ek kan nie vir jou sê of een album regtig kommersieel, hoe kan ek sê? Baie Nou, jy weet, like, I don't know, ja, ons het maar, wat ek al they agtergekom paid each other off, which helped. ja, Ek ek voel voel genoeg gemaak dat jy nog 'n album kan maak. ja, soos jy gesê, so baie keer as mense iets kry waarvan hulle hou, dan soek hulle dieselfde van daai ding. Ja. En dan sê maar, Hoor en daar was hoor. net maar die eerste album en dan sê jy, ek soek nog van dit en dan kom jy goed na dit is dis is eintlik al vir 'n presies wat ek wil gehad het en dan soos gaan hulle nou 'n ander rigting en wat ook al. Dis moeilik, want selfs vir my, soos ek love AC/DC. Ek wil, who doesn't? En Malcolm het vir my die beste quote ooit wat hulle vir hom gesê het na album nommer 10, maar jy weet, why do you guys keep making the same album? Toe gaan ek, because it works. Jy weet, so ek weet al as ek 'n AC/DC album gaan luister, dit gaan so klink, maar dis hoekom ek dit koop. Voor is my baie weird, daar's ander bands, jy weet, soos een van ook 'n groot influence later in my lewe was Incubus gewees. En Incubus is ook vir my 'n band wat ek geloof het, want dit het ook deur baie verskillende fases gegaan. Jy weet, van waar hulle begin het en waar hulle geëindig het. So dis vir my 'n moeilike een van ek is al 'n bietjie aan albei kante. Ek kan verstaan hoekom iemand van dieselfde ding sal hou. Maar ek like dit ook as die band iets anders probeer. Ek dink as maar net if you try something different with authentic intent, Ja. dit is my cool. Daai is where it's at. 100%, ja. Maar as jy iets anders te probeer net om te gaan, jy weet, ek gaan my waardes of wat weggooi. Bedoel, Laat ek dit so stel, sê nou maar, 'n voorbeeld van dit. jy weet, Coldplay is. ja, Wat ons al ja, baie oor like, gepraat het. jy weet, soos, hoe kan ek sê, ek maak Ja, heavy wel. metal, ek sê heavy metal dude, maar ek gemaak na sokkie musiek want ek weet dit verkoop. Ja. Alhoewel as ek heavy metal dude is, maar ek love sokkie musiek en ek maak 'n sokkie musiek album, gaan dit probably awesome wees, jy weet, Ja. maar net daai is vir die distinction. I don't see selling out as meer raak eweslik bekend hier. Ja. As ek dit tel, dis baie meer vir die intent agter dit. Ja, die intensies van waar dit kom, Ja. daai tipe goed. So 'n lang storie kort te maak, ek kan ek kan nie Ja. ek kan nie meer 'n vraag antwoord nie. Kyk vir my was dit jy weet jy was in die 20s. Great You ride didn't en you jy was didn't 22. ja, you didn't need much. Jy weet ons kon as ek sê dat ons het goed genoeg gedoen dat we could go on. Ja. Jy het doing 'n what we Beierskloof do. sponsor gekry op avontuur. Hey, Beierskloof en Jan der Hill in die eerste dag. Die eerste KAK toer wat ons ooit gedoen het was Jan der Hill. Dankie oom Frikkie. Ek dink in my kop bly ek nog steeds net in 'n alternatiewe wêreld waar Zinkblad massive is. So Wel, laat ek dit so stel. Dit is altyd vir my baie heartwarming om te sien. Ek wil as ek julle ouens vir eers kon ontmoet het. Ek was so ja, as jong ouens like dit's my baie ja, heartwarming regte manier dat dit het 'n groter impak gehad as wat ek ooit regtig besef het. En toe was daar die laaste wat ons ook later obviously wil praat met die reunion goed gedoen het. Weer eens die spoed met wat dit uitverkoop het was my Ja. flabbergasting. Jy weet, so dit is it's heartwarming to know that wat jy gedoen het ten minste 'n impak gemaak. Alhoewel ek weer eens nou nie 'n Lamborghini gekoop het of 'n huisie, maar dit het jy weet, Impak gewoon. dit het impak gemaak op die regte manier. en gelei tot Gaan nie oor die geld hê. gunsteling sosiale media comments van die jaar toe die tweede SARS die kaartjies verkoop het en dit so vinnig uitverkoop het dat iemand het gesê het, julle speel met ons. Dit was 'n ou parody wat Konrad dis- gebel het en gesê het hy weet hy lieg. Hy weet hy lieg. Daar's Maar definitief die nog prys op. ja, daar's definitief nog kaartjies, hy weet dit. Wat moet ek betaal? Ek sal enigiets betaal. Soos ek net maar vroeër gesê het, ek het 'n gitaar teken aanhalingstekens gekry want Cham, jy wou 'n kaartjie hê en ek sê daar is nie nog 'n kaartjie nie. Hy het ten minste Maar as jy die wil extra werk myl aan, dan gegaan. kan ek as jy wil werk aan, dan kan ek vir 'n kaartjie gee. Ja, ek dink ons het ook daai avontuur dokkie gaan kyk. Wel, by die silverskerm Yes. is. En ek dink as jy nou praat van impak, ek dink daai het ook vir ons gewys net in terme van ek dink dit vang goed die tyd vas waarin jy beweeg het en hoe Ja. wat 'n unieke ervaring dit moes gewees het en ek dink dit wys ook die authenticity van die hele Ja, kyk, soos scene wat op daai stadium daar was. wat Beer mooi ek dink vasgevang het in daai ding was hoe spoeg en plak uiteindelik vas. Yes, exactly. Wat dit baie- DIY soos ons vroeër Exactly, gepraat wat dit baie kan ek sê dalk professioneel van buite af gelyk het. Dit was die eerste een, ek bedoel, die eerste een was ek weet nie of jy hom daai nie, maar daar was 'n shot wat ons het letterlik by Jeffreys Bay op die straat geslaap. Dat mense op hulle balkonne gestaan het en gekyk het vir hierdie like 30 mense wat basically se boemelaars op die gras lê. En op die Slaapsakke. rug van hierdie mense wat op 'n straat geslaap het, het daar 'n kanaal gekom op televisie. So vir En mense. MK was vir ons wow, toe daai ding begin was ons almal soos what? Ons slaap hier op die straat, nou het hulle 'n TV-kanaal vir ons. Want die eerste avond, die heel eerste een was nog sonder MK en toe klim hulle aan boord. Want daai was ook 'n game changer. Ek bedoel, is iets wat ons almal vandag definitief mis. Ja. Weerens, ek dink
die persepsies dat dit baie groot was. En obviously die ding wat MK, die verskil wat dit vir my gemaak het in my oë, is dat dit het om een infrastruktuur gebou van die kontour. Want jy weet, kids kyk die video en dan speel jy in 'n dorp en dan gaan hulle they're gonna come out and they're gonna watch. En dit het 'n jonger generasie gelok. Ja. Want ek dink voorheen net nog nie, it wasn't achievable. Die enigste ding wat naast aan dit was, is die early 90s rock revolution met Nude Girls, Voneboom, daai eens, maar dit was maar Barney Simon en 5FM wat basically rebel was en alle die mense gespeel het. Jy weet, so dit het die radio basically op die TV gesit. Ja, ek bedoel ek het memories van waar ek by my pel se huis opdaag en dit was like in graad 6, 7 en dan is MK op en dan check jy die tunes uit en jy luister dit en so. Exactly. Video's. Right? Ja, dis waar En jy qua skole top 10 al al daai daai. goeters. Ja, jy Die weet, skole stem vir die songs, al en daai. skole was die lekkerste om te speel, man. Ja, wat Ek interessant gelaat is, om skole te ons speel, ons dit wil nog op daai, ons wil 'n bietjie na daai rabbit hole afgaan. Iemand 'n luisteraar het actually vir ons 'n idee gegee om bietjie die fall and rise of MK te doen Met met iemand wat actually betrokke was by daar. MK. Ja, maar kyk, ek was Soos 'n MK episode. ek sal sê dat is probably die beste om mee te praat. Dat voel jy. Ons sal besonderhede by jou kry. Ja. Ons gaan hom opbied. Ja. Ja, so die MK ride in my oë, ek dink die ding wat mense baie keer vergeet is ongelukkig. Dit was 'n amazing ding. Maar ongelukkig die demographic waarvoor hulle gekyker het was Klein. voel vir ons groot, maar dit is in die as jy die landpopulasie deurkyk was ontsettend klein geweest. En die wêreldpopulasie nog bo op dit, dan is Nog dit bo baie op baie dit, jy klein. weet. Ja, om TV tand te koop is nie so. Maar die ding is, ek dink soos die ding wat ek dink het baie belangrik gemaak het in baie mense se lewe was omdat dit hoërskoolkinders was. En soos ons almal nou weet, die musiek wat jy op hoërskool ontdek is die musiek wat jy vir die res van jou lewe gaan luister. Soms sal ek even so ver gaan, party mense they form the whole identity around the music they discover in high school. Onmoontlik. So dit is my baie interessant om te sien die bands wat nou al weer, hoe kan ek sê, aan die gang is Klopjag en Mark Dat Commissie en Fokhof. Want as daar nostalgie wat deurkom, want as die kinders die geluister op hoërskool wat nou almal, jy weet, other in the late 20s or early 30s en dan ongelukkig baie ouderdom going on the 40s. So it was a powerful thing. Dit was iets wat ons definitief mis, maar ek verstaan ongelukkig hoekom dit, hoe kan ek sê, nie meer met ons is nie. Ja, dit is interessant. Ek voel ek dink ons mis definitief die platform, soos dit Ja. die visibility wat dit gegee het vir mense is iets wat ons dalk mis en maybe in vandag se tyd waar jou vervoermiddels anders lyk en as jy kyk na soos YouTube of wat ook al it could possibly work wanneer jy nie hoef te fokus op shit, dis 'n netwerk en alles wat ek moet betaal en daar's geld wat gemaak word in daai opsig en al daai goeders nie. Ja, So, ek bedoel, die infrastruktuur was baie anders. Ek bedoel daar jy weet, soos dit was CD's. Jy het CD's gemaak, jy het CD's verkoop. Dis kom ek bedoel dit met hoërskole. Hoërskool was great om te speel want obviously die energie was awesome, kids het dit gelike. Maar dis probably ons ek sal sê die meeste CD's verkoop het is definitief by die hoërskool gigs. Like ja, universiteit, studente gaan meer die live in the moment. R20 tyd spandeer op die bier en ja. dan maybe 'n CD koop. Ja, Which is great, maar ja, so dis ook as impressionable, verskriklik. maar ek moet sê die infrastruktuur vandag, wat is ook obviously we can delve into that if you guys, maar dis jy weet dit is 'n hele ander wêreld. Ons sal 100% dit doen. It completely switched around and changed, you know. Ons het nou 'n bietjie weggedwaal van waar ons was toe ons gechat het oor Zinkplaat die influences. Ja. En ons het vinnig geraak aan julle comeback show en jy gesê hoe vinnig die kaartjies uitverkoop het. Voor ons nou aanbeweeg Yes. na 'n musiekkarrier buiten dit, moet ons net 'n vinnige debrief hou oor die comeback show naweek en hoe Ja, dit vir julle was absoluut. as 'n band. Ons kan obviously net praat uit 'n fan oogpunt. Ek sê altyd vir Hoe mense, incredible dit was. So ons wil eintlik hoor by jou, Ja. hoe was dit vir julle? vir my was dit ongelooflik surreal, but in the best possible way. Want dit was so bekend, maar tog absoluut aardsvreemd op dieselfde tyd. En ek het nie gedink dit sal weer gebeur nie. Ons het al 'n paar jaar, ons praat al 'n paar jaar oor, maar dit is maar baie moeilik want almal het al, jy weet, die lewe het aangaan en life happened and everybody kind of went their own ways. Die lekker ding vir my is dat ons het nooit it wasn't a breakup. Ons het nie opgebreek nie. Ons het maar net op 'n mooi manier besluit voor die opbreek gebeur. Kom ons almal Gaan lewe. jy weet, gaan lewe eers en dan kyk ons oor 'n paar jaar of ons nog
jy het kinders met ding te doen. En die ironie van hierdie hele storie die laaste jaar was, dit is in 'n manier eintlik die slegste tyd vir ons gewees om dit ooit te doen. Die een nou buitel sy derde kind gekry, jy weet, voltydse advokaat in Bloemfontein. Honestly is Hy het probably geld verloor. Ja. En Pierre doen baie goed met sy movies en jy weet hy was nog besig met die documentary edit te goed. En Bertie is Priska, 'n boer. En boerdery is ook maar 'n baie tricky ding. Jy weet, jy kan nie half hoe kan ek sê net 2 of 3 weke van die plaas af gaan en hoop alles gaan oukei wees nie. So dis baie snaaks. Dit is eintlik in 'n manier die slegste tyd vir ons wees om dit te doen. Maar tog het dit gebeur. Nou time like the present. Ja, so dit was my soos ek sê, dit was 'n baie interessante gevoel van aardsvreemd, maar tog verskriklik bekend. En baie nostalgies. Ja. Ek dink moes op sorry, maar ek moes op dag in die wingerd moes ek omtrent nie vir die mense kyk nie. Ek weet nie hoekom nie. Sure. Geen idee hoekom dit so emosioneel vir my was nie. I don't know, but Dit was. dit was. Vir ons ook. Ja. Dit was vir ons ook. Ek was so kapot. Ek dink is waar. Want dit was John Mayer liedjie wat ek eintlik gesteel het. O, vir die song spesifiek op die aand of toe hom Dis gemaak meer die het. gevoel. Inspiration. Ja, ek het dit al vir baie lank gehad. En nou ek het baie Continuum en Born Rise geluister al. Baie self daai tipe ding, jy weet. Daai is Bydel. Ek het net daai baie gesit. Follow. So dit was 'n bietjie van 'n ek weet nie hoekom nie. Dit was 'n baie emosionele oomblik vir my gewees. Was dit 'n geval gewees van daar was soos toe jy die goed nou finally weer soos properly perform na soveel jare dat daar soos hierdie is nog iets wat ek altyd wou probeer en dat jy dit nou al bygesit soos daai al was Dit dit was maar twee goed wat ek wou gedoen het wat Gevita was. So. Hulle gaan probably kwaad wees as hulle dit hoor, maar weet jy hom. Ek wou of my idee was dat ons piknik almal akoesties moet speel. Want Beer het eintlik hierop uitgedink. So hy kan dit ook speel, obviously. Dink so. Voilà. Daar was Beer gewees. En ek het letterlik net die koers opgesit. So my idee was dit half dit as 'n encore doen, maar dan almal akoesties moet doen. Wat ek dink sou cool wees, maar it's fine. Volgende En keer. dan die ander een is ek sou baie graag twee wolwe beklei die original riff gespeel. ja, het. as daar gepraat. Eish. Dis my favorite riff. Ek weet nie hoekom nie. Dit was my Incubus fase. Kan hoor. Met Ja, Bauer, ek gaan dood eerlik met jou ons wees, die live weergawe, nice as wat dit is, vat nog ons bietjie soos skop uit die sang uit en bietjie energie uit. ag, jy weet ja, ons het dit maar 'n ander vibe, maar dit was nou die fun ding om deur daai goed weer te gaan en soos ek sê, weer te gaan. O ja, ons het dit gedoen. Of o ja, ons het dit gedoen. Dan besef jy hoekom ons dit gedoen het want jy weet, hierdie sang was altyd moeilik om te sing, so drop dit maar 'n bietjie of Ja. jy weet. En ek bedoel ons het regtig baie tyd gehad. Ek dink ons het 3 rehearsals gehad. Ek dink dis voor dit inkom dat ek dink Sê, was amazing dit- job om 3 rehearsals te doen in daai show. Incredible. Dit was soos 21 of wat songs op die einde gewees. Mm. En het gesê 18. Dit was maar ja, dit maar was die setlist was die bietjie setlist was 18, maar die encores by dink ek was dit 21. vir want 3 dit rehearsals was- is dit pretty solid. Dit was vir die moeilikste ding. Want ek het vergeet baie albums ons gemaak het. So ek die setlist moes opsit en deur elke album gaan moet is gaan. ek sal dit en dit maar nee, daar's nie regtig tyd hier. So ons moes al vir mix gaan deur goed wat ons hoe kan ek sê gemaklik kan onthou en kan speel. Ja. En dan het ek maar een of twee Jy moes dit en 3 het 'n rehearsals curveballs job. daarin gegooi. Kan like kom ons hoop ons kry Ja, dit laat my nou dink aan van ons meer interessante idees wat ons al gehad het as vriende as ons nou obviously as die, om die braaivleisvuur sit en Dis nou die cover band idee. nee, asseblief. Hey man, dis Liewe vader, nie dit doen nie. cover band. Drinkplaat. Maar as dit gesê, hoe Maar cool dit sal was ons daar in 4 jaar gewees. hoe cool sal dit nie wees as ons nou die sponsorships en goeders kan einsorteer enige dan sal ons 'n hele dag of 2 hou en dan sal julle al die albums speel en nie net 21 liedjies. Ons moet net doen wat die Grateful Dead gedoen het. Dat het baie keer 'n show gedoen, dan speel hulle net een album regdeur. Dit sal ook great. maar Hulle vir doen nie like 5 dis maar vir shows in 'n ry, maar jy speel elke aand. Nee, exactly, dis wat ons gedink het. Dis wel vir die pink spaarvarkie daar is. Exactly. Vir daai dag.
Ja, maar dit is nie veel nie. Dit is 10 miljoen, kan ons dit doen. Daai geld wat my vrou dink ons huis mee gaan koop, ongelukkig. Maar van, nee, ek betaal elke maand die mortgage, is fine. Nu dan gaan dit net so. Jy het kind of geraak in twee van die goed wat ons wou gevra het. Jy het definitief gesê wat is van jou gunstelinge wat jy nie gespeel het nie. Maar jy wil obviously twee wolwe op die original manier gedoen het en ek dink jy het Ek moet nou dink van die goed was dit nie die enigste ding wat ek nogals beklei het voor, maar dit ek wat verstaan oorbly. hoekom is dit wat oorbly, so ek baie graag wil doen. Ek gaan ja, dit is hartseer. Daar is nog een man, maar nou gaan ek lieg as ek sê ek kan dit nou glad in maar daar was twee songs wat ek half gevoel het moet opkom. Maar jy weet, as ek sê ons moes maar werk met die time limit wat ons gehad het. Ek wil al buitel daai eerste dag daai buis optel. Ek is hoe onthou jy nog die goed? Ek het uit die tyd Maybe is gehad. hy Hy het van genius. sê like jy weet uit die tyd gehad om sit en Maybe weer is hy die goed. genius. Ek dink dit moet wees. Wel, dit voel by die manier jy hom soos gekry het ook is amper soos 'n It's meant to be, Has to man. be, ja. It was meant to be. He's always going to be able to do it. Buitel is hy's 'n ongelooflike musiek. Daai kan ek wil ek kan hom daai hy eerste keer met sy want ons het van 'n buis geleen vir 'n jaar. Georganiseer. Ek kan nie eens onthou by wie nie. Maar dit was by Jan Solms geweest, goeie buddy van ons. Ja, sy vrou se broer, die buis gehad het daar aan rond lê. So toe hy eventually sy buis bring van Bloemfontein af van haal uit en is 'n 6 snare. Was ek sê, "Wat? Wat dan? Wat gaan hierdie ou nou met 6 snare doen?" En toe ja, toe wys hy vir ons baie mooi wat hy gaan doen met sy 6 snare weer. Want die enige ou wat dis 'n reël. So hy met 'n 6-string of 5-string buis kom man, sy fucking 'n jazz the moon gewoonlik. Dit lyk daarmee jy kan speel. Jy kan nie met 6 snare aankom en nie kan speel nie. ten minste weet ons nou met beperkte oefening kan jy nogals impressive gedreg kry, so die up the creek droom leef nog steeds in my kop. Behalwe nou vir jou rep. Wel vir my. Ja, nou. Ja. Maar dan dink ek vir ons ooit Maar sien daai gaan jou inwees. So ons hoek hulle met zinkplaat en dan waar. gooi jy net soos 'n goeie ons friepies het wel in. Splashy Fano zangplaat te speel en dit was hilarious. In ons is Natal, die in enigste Natal, ons Afrikaanse is letterlik die band enigste probably, Afrikaanse band. waar die mense gejol. Die mense as ek reg kan onthou, dan dink ek hulle het dit geniet. As jy mense onder regte omstandighede vang, sal hulle beste goed geniet. If memory serves me right. Gewoonlik as al genoeg Jägermeister is, dan geniet meeste mense dit. Maar ja, dit was die organiser se seun of iets het van ons gehou. So dis Pikkel julle al die pad dis op hoe ons Natal toe. ingekom het. Ek het Ja, dan ons so het daar bang rondgeloop. toer gewees hier so. Nee, ek moet sê ek het nou al die daar's al baie plekke wat ek getoer het in die land wat ek gedink het as dit nie vir musiek was nie, sou ek nooit hier opgeëindig het vir ooit hier. So Smithfield. Smithfield, daar's 'n paar. Ek bedoel jy's daai Weskus tripie alleen, Hondeklub Baai. Ek het sou nog nooit in my lewe op 'n map gegaan het. Ek wil fucking soontoe gaan nie, Hondeklub Baai. Maar dit is altyd amazing. Dit is baie lekker om nuwe plekke te sien, so. Great song ook. Daai. Ja. Daar is ek iets wat ek al vir 'n bietjie wou rework het want obviously ons het vroeër gepraat van jou skills as 'n musikant. Ek het baie slide op 'n song geoverdub op die album. En ek het 'n manier gekry met 'n open tune te speel, maar ons het dit getry en dit het net nie gewerk nie so. Te min oefentyd. Jy Ja, kan seker werk as jy genoeg oefen. Ons kon probably, maar it just didn't work. So it revert us maar back to the old way, which is wat was nog steeds baie pret was. Maar ja, ek dink Smithfield, dit was wel 'n paar brande plekke man. Ek moet lieg as ek het dis my memory van zinkplaat is baie snaaks. Of ek dink vir baie musiek in general. As jy vergeet al die details. Jy onthou tye en ons goed wat oppop. Ja. Maar gaan ek of jy sê 6 jaar terug in Sanin en dit en dit. Ja, jy weet. ja. Dis kan call vir my dit was soos een. Dis alles al ingedruk in een. Een kaak inkom. Ja, in een self memory. Dan gaan ek ja man, daai keer en dan sê ek so, dit was die tweede, jy weet. Een avontuur. Ja, wat is dit 6 op die einde? Jy het nog gesê dag in die wingerd vir jou uitgestaan live. Enige van die ander songs wat vir jou lekker was om te speel? Wat se Ag, van jou hulle favorites? almal was lekker om te speel. Vir ons ook. Jy weet, dis 'n probleem, dis is met my eie goed ook. Ek bedoel I like all of them. That's the problem. Ja. Jy het 'n koneksie met almal, vir alles jy self skryf. Jy het 'n koneksie met elke een. En dis wat ek met my met die free pieces is ek altyd soos ek dink altyd ons doen 'n kort set. Ja, Maar maar dan sit dit 'n uur en 'n half. So ek sê hoe dit gebeur. So ja, ek weet nie, so ek sê die enigste ding wat ek gevoel het was dit wat oorbly, so ek wil baie sê die res was my perfek. Ja. Ja, ek dink ek gaan
En ons het die Gemaklik. kurs gebreek en waar is Rian gespeel wat ek nie gedink het ons sou nie. Ja, dit was actually nogal pretty cool, as ek moet sê. Maar ek dink ek Ons het ook nie gedink het. Ja. Ons het self gedink dit gaan dit speel. Ek gaan nie ooit eendag gemaklik in my graf neergelê kan word as ek het dit oor bly laai voor hier. So dit ons gaan Ek sal hom maar druk vir die volgende een. by op die creek. Dis ook voor ons nou aanbeweeg van Zinkblad af. Up the Creek of Droomland. Jy weet dit. Voor ons op Splashy. Of Splashy. Dit sal eintlik hilarious wees om 'n Splashy te speel. Ek sien hulle nog advertise vir Splashy. Dis 'n great festival. Dit was baie fun. Dis is die oudste een? Is dit die oudste een in Dit Suid-Afrika? kan wees, dit sal wees tussen dit en Up the Creek. Ja, Maar ek op die dink koppie dit is bestaan nie meer nie. Anders is op die Ja. koppie definitief ook in die Ja. contention gewees het. Ja. Voor ons nou soos kind of aanbeweeg van Zinkblad af. Dis nou maar jy het vinnig aan getouch. Ek weet jy het al off the record vir my gesê dat jy al 'n rukkie gepush het en gepitch het aan die ouens 2 shows 'n jaar, daai tipe van ding. Ja, Maar jy voel obviously nou baie justified na daai naweek en jy kan kind of vir die res van die band sê ek het julle gesê whatever. So ja. is daar ag, nog kyk, shows op pad? Wat se likelihood? ek kan niks Wanneer? offisieel vir jou sê nie, maar ons kyk na Pretoria volgende jaar. As ek sê ek kan nog nie vir jou datums of enigiets offisieel sê nie. Maar ek dink hierdie het hopelik 'n bietjie die bal aan die rol gekry. Maar soos ek sê, dit is maar net almal se skedules en ongelukkig sit almal ook in 4 corners van die land. So Schedule dit met Maar- 'n boktoets. Ek dink julle gaan baie goed doen dan. ja, jy weet, so ek dink vir 'n boktoets, joh. Ek dink die idee is om want daar was so baie mense wat obviously baie nie gelukkig met ons was dat ons nie Pretoria gespeel het nie. Ons wou dit actually doen. Dit was in die kaarte, maar die datum het net nie it just didn't work. So ons sal dit moet doen vir ons gebliksem word as ons op Pretoria kom. Lief vir julle Pretoria. Mag dalk anyway gebeur nie. Mag nog geen gebeur. Nie meer nie. Hulle is nou al baie rustiger. Ons om dan daar van Hatfield Square. Enige wat luister sal daai baie mooi om te hou. En daar is dalk soos ek sê, ek kan nou nie te veel praat nie, maar daar mag dalk 'n moontlikheid wees van einde volgende jaar, miskien 'n klein EP. Sure. Kyk maar. Incredible. Ek sê dit is ook nou maar moeilik. Dit is in die ou dae wat jy almal in 'n kamer kan sit en skryf hier, so. Ja. Ja. Ja, hulle het getouched op in die interview Björn Bertie dat jy eers op dieselfde wavelength moet kom en dis die moeilike ding van nuwe musiek. Jy moet aan die Ja, die common threads kry en jy moet eers vir 'n bietjie saam met mekaar speel. Jy weet. Ja. Jy is net weer Chat. daai chemistry weer 'n bietjie laat vloei. Maar wie weet wat nou daar gaan uitkom, so dit sal baie interessant wees om te sien. Dit sal nogals wees. Exciting meer is om dit te noem. Ek dink ons het nou pretty much dit wat ons soos ons altyd te versigtig wil dit nie te heavy zinkplaat maak nie as ons wil ook nie hê mense moet begin dink ons is die zinkplaat podcast nie. Sky, ek kan net tot die royalties. layer die release van hierdie episode moet soos nog 'n maand. Ja. Betaal net royalties aan, dis fyn. Miskien Zinkplaat podcast 2.0. Nee. Ja nee. Ag Maar kyk, dit was 'n lang deel van my lewe. Ek bedoel dit was 10 plus jaar. en die voetspore is definitief daar. Ja, en dit het vir my baie ander deure oopgemaak moet ons al inklim in die musiekbedryf. So Zinkplaat is ek het speel altyd dis soos jou eerste liefde. Ja. Sal Jy weet, altyd die eerste. Dit is altyd die eerste First liefde. cut is is. the deepest. Exactly. You always look back at it fondly, jy weet. So En ek doen nog steeds. En so ek sê die kry ding is weer eens dat it wasn't a nasty breakup. So ek's Ja. baie bly Ja. deur die jare die vriendskap en die goed nog gehou en ons nog in kontak gehou. maar wat ek nou nogals ek dink wat 'n nice dit is eintlik 'n nice segue om so 'n bietjie in die volgende deel in te beweeg soos ek almal weet van ons die van die Violent Trippies wat daar is, maar hoe was die onmiddellike of aftermath geweest nadat Zinkplaat klaar gemaak het vir jou toe So- as die enigste ou wat aangebly het in musiek. So, Ja, vir my was dit ek sal net sê dit was so groot van 'n skokkie in die sin van ek So kon net kan dink 2000 en just nou met ek baie mooi onthou. Ek dink dit was 2005 of 6. Het ek jy weet so dat ek dit so sal. So deur Zinkplaat, ons het met baie ander bands travel en ek sou baie keer opspring in die Ants joint vir 'n song or whatever. So Delta Blue was een van ons baie groot influences geweest early on. Gerald Clark. Gerald Clark en Henry het ook actually vir hulle gespeel. En ons heel eerste toer was actually met Delta Blue. Wat ons in Bertie se bakkie gegaan het en by die Ooskus opgegaan het. Wat Gerald nog sy gitaar en Hermanus vergeet het. Toe ons al klaar in Nysna was, het ons teruggery. Ja. Genaal. eish. Daai's kom Maar jy weet, daai was die begin daar. En so, jy weet, deur dit het ek hulle het 'n show gedoen by Oude Libertas in Stellenbosch. En ek het een of twee songs op hulle gaan speel. En ek kan onthou
dit was vir die week na en ek sit en ek kry hierdie random oproep en die huis is like ek is Valiant Swart en ek lag 2006 al. daar rond Genade. en ek lag en sê ja goeie en ek sit die foon neer en die bel my weer en ek gaan dit is Valiant Swart so toe het ek met hom begin speel and that also opened up a lot of doors so ek het saam met Valiant ook gespeel vir plus minus ook 10 jaar al rond probably Live en recording. Live en ek het op die Horizontaal album gespeel. Dis En een van my favorite. Horizontaal, die song is een van my favorite Valiant cool songs. man. Ja, ek Great het song. op daai album gespeel en toe self 'n band gejoin. En jy weet, so tussen dit het ek vir Rhino ook met Rhino Velvet, so ek het op een of twee van sy albums gespeel, af en on and off Paul McClive gespeel. So ek het Zinkblad gehad, but I was already kind of doing other stuff, jy weet, en die Free Piece het basically begin as 'n passion project vir my om my blues kant uit te kry. So dat regtig net begin as 'n fun jam. So nou het ek show gereël en dan half 'n band bymekaar gesit. So toe Zinkblad half die pad nou stop en almal gaan hulle eie manier was ek soos, oh crap, okay. Maar ek het iets nodig en ek het hierdie ding. So jy weet, want ek het altyd musiek geskryf. Ek was nooit groot op lirieke nie. Dit is nog steeds vir my, I wouldn't say it's my strong point, but I mean, ek is te selfsugtig. I'm not going to pay somebody else to write the lyrics, so I'm going to try. Maar ja, so Zinkblad het geëindig het weer ander deure vir my opgemaak en ander challenges wat ek baie oor bly is. Soos jy weet, ewe skielik was jy nou nie meer wat langs die kant staan en gitaar speel nie. Die frontman. Ewe skielik staan jy nou voor met 'n mikrofoon en almal kyk vir jou en jy moet iets doen. So ja, toe Zinkblad eindig, ek sal sê ek dink op daai stadium, jy weet, dis kind of soos die polisie het ook in 'n interview gesê wat jy weet sy het hulle opgebreek het. Jy besef jy eintlik wat dit is tot 'n jaar of 2 later. Jy is net self, okay, ek gaan nie eintlik nou mee speel hier en dan 'n jaar of 2 later besef jy, shit, ons gaan nie eintlik mee speel hier. So dat was self dit van soos 'n natuurlike, hoe kan ek sê, progress gevoel. Ek het gegaan like, wat nou? Was 'n bietjie, maar ek het net gevoel, okay, wel nou moet ek maar half my energie in hierdie ding instoot wat meer my eie ding is. So vir my ja, ek dink dit was vir die ander ouens probably 'n bietjie weirder in die sin van jy weet terug gaan plaas toe en dink Bytel was toe op daai staan om Engeland toe en beer en smeer in die movie. So hulle het al van nuwe velde ingegaan waar vir my het dit al voel. Jy weet, it just felt like a more natural progress. Kan ek vir jou vra op watse ouderdom het jy geweet jy wil musiek vir 'n lewe? Ja, dis moeilik. Maar ek sal sê op hoërskool het ek probably 'n idee gehad. Ja. En dis ek net te hardkoppig tot nou toe om my regte werk te kry, So essentially. jy het net soos besluit hierdie is wat dit is. I'm gonna make Daar it is nie work. 'n plan B nie, dit moet nou maar werk. Maar ek dink kind of jy kan dit nie laat werk as jy 'n plan B het nie. Ek weet nie hoe om dit Ja, te sê. kyk, Soos, jy moet dit regtig wil hê, right? Dis ja, jou passion, so. Kyk, laat ek dit so stel. Like, kids, if you want to do this, you really have to love music. Ja. The pay is not great and it's really not as glamorous as in most people think. Ja, dis wel is Meeste aande is in shitty bars met mense vir gaan skree om Creedence Clearwater Revival te speel. Jy moet regtig, Of Zinkblad songs. of laat ek dit so stel, as jy op Zinkblad song. Ja, raai shame, ek sê altyd ek sonder kontrak. Ek mag dit laas speel, ek jammer. Fair enough. Maar ja, dit is my snaaks, nee, op daai topic wat ek nog nooit regtig kon verstaan nie. Miskien kan julle dit vir my verduidelik van 'n audience perspective. So wat ek altyd lag as ek 'n free piece show doen. Dan sê ek soos, wat het jy nou enigstens laat dink aan wat ons nou sopas besig is om te doen? Ja, nee. Dat ek gaan nou 'n Zinkblad liedjie speel. Ek moet sê, Ja, ek Jy het weet al- it's a completely different vibe. Dis Engels, dis Ja. loud, dis rock and roll. Jy weet, ek het jou nou is dit altyd vir is dit nou snaaks? Ek's altyd net soos cool, maar wat het jou enigstens die Ek het idee? er al 'n paar keer gekyk en ek kan nie verstaan dat mense dit sal ek kan nie verstaan dat mense dit soos Die acoustic maar, jy show is fair speel nou- enough, maar jy speel nou my sê nou maar Ja. Make Me Wait wat een van my gunsteling songs van jou is. dankie. Hoekom sal iemand dan nou sê speel Piknik op die Maan? Ja. So, jy weet, hoe kan ek sê ek is steeds dan baie meer, hoe kan ek sê, regheid. Want ek voel in die era wat ons in bly met the advent of social media en al goed, dit is so moeilik want jy have to project this image of absolute success en alles gaan dit altyd kry. Waar musiek nee. Dis fucking moeilik. Dis 'n baie harde pad. Daar's maande wat jy wonder en op jou tande knyp van hoe gaan jy dit deurmaak. Ek bedoel
Daar's COVID. daar wat jy gaan ek het nie eers geld vir 'n pakkie snare nou nie, maar kom ons dan gaan speel, jy weet. So it's very up and down. Die highs is baie hoog en die laag is baie laag, maar ek praat ook weer eens meer van die alternatiewe kant. Die ander kant is net so moeilik. Ek het al genoeg aan die ander kant gewerk en met mense gewerk in die, hoe kan ek sê, pop voel soos 'n vuil woord, maar nie. Hoe kan ek sê, pop / Afrikaans het dit ook, so ek bedoel. jy weet, meer daai wêreld. En daar's net weer baie ander goed wat daarmee te paar gaan wat ons nie hoef te deel nie. Jy weet, ek sê altyd everybody pays a price. You just have to decide what price you want to pay. Die price wat ek betaal is dalk nie finansiëel kruid nie, maar I have the musical freedom to do what I want to do. Waar aan die ander kant kan jy nie altyd dieselfde sê nie. So ek sal sê vir enige ouetjie wat begin, ek joke altyd en sê, gaan swat maar. Kry 'n plan B. Want ek lag altyd op my oor en ek het nie meer 'n plan B nie, so this is what I do. Maar dit is vir my, ek weet vir my, it's always been a compulsion. Dit is nie iets wat ek ooit kan agterlaat nie. Ek bedoel in COVID het ek vir die gitaar gekyk wat ek nou tans was. So beteken dit nie meer en gaan fok jou en dan tel dit op. En dan speel jy dit weer en dan sê jy weet, it's that thing, it's literally the blessing and the curse. It's the thing that sometimes gives you the depression, but then it's the thing that gets you out of the depression. As om musiek te speel. So it's, jy weet, even met Zinkplaat, it was up and down, jy weet, eerste paar toere, jy slaap maar op 'n paar vloere en so aan en so voort. So ek dink dit is, ek sê altyd like, ek voel you get musicians and you get entertainers, and if you're lucky you get a musician and an entertainer. Ja. Weet waar ek voel ek was baie meer in die musikant kategorie, maar deur my eie ding te doen, moes ek myself forceer om meer in 'n entertainer area ook te gaan, wat ek actually nou baie geniet. Jy weet, maar ek dink dis maar die verskil, like it literally is like, soos die ou blues man sê, it's a curse, man. As I mojo hier eers gebyt het, it's the best high there is, kids. Don't do drugs. Do music. So ek bedoel, jy het nou baie van dit genoem, maar kom ons noem dit nou maar essensieel wat jy moet doen om die metaphorical bakkie vol te maak of die emmer vol te maak aan die einde van elke maand. Waarmee hou jy jouself besig op 'n kommersiële basis addisioneel tot die Violent Freepies? So die Freepies doen ek en dan ek is altyd nou moet ek lekker myself adverteer. Ek is altyd oop vir enige studio recordings. Ek het 'n home studio, so as mense stuur my tracks en dan sal ek gedop doen. En dan doen ek maar hier en daar 'n paar odd freelance goedjies, jy weet, en probeer maar die ligte aan aan die einde van die maand. Maar dis maar 'n ding, ek lag altyd en sê met musiek is I always call it the rule of 3. Jy gaan 3 baie kak gigs speel, maar jy gaan nou 1 gig speel wat ongelooflik is. Jy weet, die energie is daar, die mense is daar. It just feels right. En daai gee jy nou weer genoeg petrol aan die tank. Ekskuus om weer deur 3 kak gigs te gaan. En dan jy weer. Eerste keer wat ek nou gekyk het was laas jaar, né, by die Armchair gewees. Maar saam met King gewees. Ja, en dit was baie nice. Toe het ek nie 'n oomblik aan Zinkplaat gedink nie, so ek moet sê dit was nogals nice man. Ja, daai was weer een van ons shows, daai was amazing. Ja, dit was nogals 'n outer body type of experience geweest, ek moet sê. Ja, jy weet, soos vir my is dit hulle noem dit breinsmelt. Vir my is dit die fun ding van gitaar is dis baie keer wat jy can get so lost in it dat jy maak en dan sê wat het gebeur? Show is verby, klaar. Ja. Dan gaan jy sit by die huis en dan sê dis hoekom jy weet in ons bedryf ook die pitfalls is baie groter as wat mense besef ook, want as jy is presies daai ding wat jy nou van praat. Want jy weet jy's op hierdie hoogte en nou sê nou is die gig klaar, wat nou? Nou is jy so hoog. Nou is jy by 'n plek waar daar bar is, so jy weet, vat maar 'n paar biere. So dat ja, dit is baie moeilik. Ek bedoel ek probeer deesdae baie meer, hoe kan ek sê, 'n bietjie meer op die reguit pad bly. Want ek het al te veel voorbeelde gesien van hoe daai ding jy kan gryp. Ja. Jy weet. En jy weet, hoe kan ek sê, jou productivity moet nogal wees. Ja. Jy moet hard werk met jou craft van dis lekker om die rockstar lifestyle te hê, maar as jy later nie meer kan speel oor die ander leefstyl en dan kind of cancels each other out, jy weet. Ja, help dit dat jy nie noodwendig soos ek weet nou nie hoe hard jy toer met die Violent Freepies nie. Ons hoeveel probeer. Keer 'n jaar toer jy? So ons probeer, maar dit sal ons ook nou maar kan ons ook nou maar oorlik praat, jy weet hoe die ekonomie op die oomblik werk die laaste paar jaar. Val vanaf
MK nie meer daar is nie, dit is ontsettend moeiliker en baie duurder om te toer. Ja. So ons probeer baie erg as ons 'n festival iets bo kan kry. So I would say we try and tour at least once, twice a year. Ons doen omtrent elke jaar, ons gaan dit ongelukkig vir jaar doen nie, maar ons doen elke jaar die Ooskus deur Desember, want daar's 'n lekker circuit nou daar. Maar ons moet meer in Joburg en Pretoria kom, ons weet, maar as ek sê om die nommers net te laat maak werk is baie moeilik want dit is baie duur om uit te kom. Ja. Maar op die oomblik, ons het nou al een toer gedoen deur Nederland en Duitsland en ons is baie gelukkig want ons was weer geboek vir 'n festival volgende jaar Oh, lekker. in Duitsland. So dan sal ons weer 'n hele toer probeer doen deur weer Duitsland en Nederland. En dan het ek ook 'n koneksie gekry vir Italië wat ek hopelik volgende jaar een of ander tyd later sal doen. Hoe voel jy die appreciation vir die musiekverskil in Europa van die Sien hier waar ek nou seker al die luisteraars gaan in die gesig Afpas. vat. Ek weet afpas alre. Ag dis anderste, jy weet. Dis ek sê altyd have a leg up, maar dis baie ouer lande. So die kultuurding is op baie meer 'n bietjie ingetrek. Maar om dit op te som, ek kan onthou toe ons die eerste gig in Nederland speel, begin ons die song speel en die mense sit doodstil. Want onthou ons het bars gespeel. Like ons het nog nie eers music venues gespeel nie. We played bars. Want jy weet, niemand weet wie is hier. Ons het 'n goeie connection gekry met 'n booking agent en hy het net vir ons 'n toer geboek. En ons wil net gaan kyk, jy weet, hoe is dit? So ons speel in die bar. Ek bedoel dink Bohemia om 'n goeie reference te hê. Klink great. Jy weet, lekker, jy weet, great. Maar jy weet lekker bar. Chill ons. En ek is gewend, ek bedoel Suid-Afrika, die bars is loud, dis rowdy. Jy weet. En ons begin speel en die mense is doodstil. En ek dink, fuck, okay, hierdie gaan 'n baie moeilike aand wees. Jy weet, hulle obviously hou nie van nie. Maar wat ek al geleer het, dat ek vir my band ook baie keer sê, never let them see the fear in your eyes. Aan het aan speel. Jy weet. En ons Joel, en na die eerste sang, klap hy mense hande. Hulle luister actually. En toe drop my pen, dis ek sê, fuck, hulle luister actually wat jy doen. Kyk ek terug, ek sê, nou het ons fucking mooi speel aan, it's like, they're actually listening. So wat gebeur as jy nie soos R25 brandies kan koop by die bar se? Exactly. So dis 'n goeie manier ek dink om dit op te som met my ondervinding is dat in Suid-Afrika you are the soundtrack to a good party. Waar daar die partytjie is nie deel van die partytjie is iets wat toevallig gebeur. Voor jy the party is the intention en dan gaan jy, it's a cool band, jy weet, check it out. So dit was my intensie, wat dit sal vir my ondervinding gewees. Veral die Nederlanders. Die Duitsers is moeilik, ek's baie lief vir die Duitsers. Like even if they go to watch a show, it's very serious. It's not funny. En gaan uit, drink my 3.5 biere, klap hande na elke sang en ek gaan sit op die trein en gaan huis toe. En ons speel in Hamburg by die Rypebaan, wat soos dink aan die mees liberaalse straat in Kaapstad en maal dit met 40. Jy weet, ek kan onthou, like, is letterlik so sex shop, bar, sex shop, live music, bar, sex shop. En ek wil even daar, die mense is, hulle party, maar die party like Germans, ek het dit gelaat. Dat is baie cool. Maar ja, so ek sal sê, dit is moeilik, en weer eens, het is 'n baie groot kultuur shift. Maar ook, die mense is baie meer ondersteunend van, ek wil om 'n goeie voorbeeld te gee, ons is in een club in Nederland, wat ek nou sê, jy weet, dankie dat julle uitgekom het, want obviously, weer eens, julle weet nie wie ons is, hier, so, en dankie dat julle kom check het, en die typies Nederlanders, baie reg uit die ouens is, nee, dis hulle local venue, en hulle support nogals hulle local venue, jy weet, altyd as daar iets is, kom kyk hulle. That's pretty cool. Ja, dan gaan hy my sê, kak, so gaan ek weer kom. Dis maar julle was okay, so dankie. So ja, maar dit hang ook vir my af, meer, soos in Suid-Afrika, die theaterkultuur is baie nice hier. Mense wat soos die boer en daai tipe plekke, they actually do go for the music en dan gaan sit en luister. En ons is daai weird band van ek wil self iets in between hê. Ja. Maar dis ook 'n bietjie vir my weird is mense baie mooi. Sal sit en die speel hierdie heavy rock and roll. Ja, jy wil soos al Jy wil 'n bietjie interaction hê. iets tussen 'n armchair en die boer, ek weet. Ja, you kind of want in between. So ja. So wat's volgende vir Wallet vir die Peace? Twee So albums ons al uit, werk nou twee volle albums. Ja, en ons Alright, werk ja. nou vir like 3 jaar aan nog 2 volle albums. Goeie goed vat tyd. Want ons record dit self, dis hoekom. Of Hierso. ek record dit self hierso, ja. So die plan is dat ons is actually besig nou om mense te praat vir 'n musiekvideo vir die eerste single wat hopelik sal uitkom so aan die einde van die jaar en dan om volgende jaar of 'n album vir Ivy te drop, Europa tour te doen en dan aan die einde van die volgende jaar hopelik nog of 'n EP of 'n album te drop. Ja, So hoe werk hierdie proses waarin jy dan 2 albums. dit werk nie.
Ek sit en dink nou Nee, hier dit soos dis baie lekker so ek sê my grootste probleem op die oomblik is so hoe recording gewoonlik gewerk het met Zinkplaat en daai tipe goed en die laaste 2 albums wat ons ook gedoen het is jy weet jy boek 'n studio vir 2 weke. Jy spandeer absurd baie geld om dit te doen. en jy's heel So vir 2 weke sluit jy jouself van die wêreld af. En as 'n Jy bed is- in die studio. En as 'n bed, exactly, weet. Dis jy betaal, you know what I'm saying? Sê jy weet, jy gaan vir 2 weke en jy sluit jouself van die wêreld af. Jy maak jy album klaar. En dan kom jy van proses van jy promote die album en al daai stuff. Probleem hier is ek is permanent hier. So ek kan elke dag gaan as ek weer iets sê, ek kan net verander of ek kan net of Ja. Regtig happy met dit hier of ja. En dan ek sal sê ek voel ek's 'n adequately goeie engineer. Maar ek is ook nou nie. Ja. Jy weet, so dit gaan 'n redelike rou rock records wees, which I like. Ek voel nogals imperfection is making a comeback vir 'n goeie rede. En so ja, dit is it's a different ball game wat ek dink ons nog half maar net gewoond aan raak. Dit is 'n anderste proses as wat gewoonlik is om te doen. Maar ek wil hier sit ek ook en ek werk. So jy kan sit en record en dan kom iets op en as jy weer sien Maar dis eintlik 3 nice. of 4 uur later is jy 'n heel ander trend en dan moet jy weer half jou brein weer omswitch gaan. Okay, maar Maar jy verloor ook nie daai soos inspiration as dit kom nie, want jy's heeltyd half in jou spasie. dis die probleem, want soos daar's al dink 25 songs Sure. en ja, jy weet so die musiek vloei nogals maklik. Dit was altyd my proses. Die musiek het nog altyd baie maklik vir gevloei. Dis nou net soos ek het 25 songs, nou moet ek it has to mean something now. Ek moet 'n lyrics skryf. Dis het ek al gewonder met 2 albums op dieselfde tyd. Het jy 'n idee vir die tema vir die een album en 'n tema vir die ander album of gaan jy nou 25 Ja, songs dis- opsplit die beste manier wat jy kan en 2 albums release van is 25 songs. Ja, Jy kan dit op een album sit, dit sal kyk maar nou, A-side, B-side. kyk maar nou kan ek in dal van hoe die musiek kind of how the music business works now. En dis ek 'n baie moeilike ding van niemand luister eintlik by albums nie. It's baie sad. Maar dis waar. Ek bedoel mense vergeet baie toe vinyl uitgekom het. Dit was singles. Die vinyl konsep van die vinyl album het ook eintlik eers laat 60s, 70s regtig gevat. Voor dit was dit singles. Jy weet hulle het dit genoem, ek dink 45 of iets gewees. So, you know, it's not something new, maar dit is nou weer nie vir ons want vir jare was dit nou weer CD's en albums. So ek dink wat ons of wat ek sal graag wil doen is die Rival Sons ding wat hulle laaste album het gedoen het hulle omtrent ek dink 8 singles uitgebring voor hulle die actual album gedrop het. Maar almal het dieselfde artwork. So ekskuus tog, dit bly in jou kop. En ek hou nogals van daai approach. Ek dink ons sal dit self so maybe doen. As ek sê of 'n EP of 'n album wat jy release 7, 8 songs en dan drop jy 2 en dan okay, wel, hier's die album. Jy weet, en dan want dit is maar moeilik. Ek bedoel ek voel deesdae dis nie nou in die ou dae daar meer van 'n formule was nie, maar deesdae dis baie moeilik regtig om te jy weet, there's so many roads to take. There's so many paths to go down. Like hoe kies jy weet, en Jy like kan, hierdie video doen goed 6 uur in die aand, maar hierdie een het weer goed gedoen 10 uur in die oggend. Wanneer is daai? Jy weet like waar post, jy weet, soos julle Ja. ook baie goed weet hoe van jy weet Ja. it just gets too much after a while. Jy's later dan sê ek net fucking gitaar vir my. Ja, Hoe- overwhelmed. Jy wil eintlik net jou craft practice en Jy weet, ons moet baie hoedens deesdae dra, want ek voel dit was nie heeltemal die geval 'n paar jaar terug nie. But then again, jy weet, ons bly in 'n we stand the age that anybody can make an album. Maar 30 jaar terug was dit ook nie. Ja, geval nie. so jy gaan waarskynlik jouself baie meer met onderslak en Kyk, ek is nou wys dat jy nou 'n bietjie ietsie anders is. ja. Ja, kyk, dis nou weer waar ek al die julle luisteraars probably gaan completely afbus. Maar ek voel die 2 grootste myths wat die internet age uitgekom het is nommer 1, you can do it yourself. En nommer 2, jy kan die musiek uitsit vir die wêreld. Nommer 1, jy kan dit self doen, ja. Maar daar's steeds so baie hoedens wat jy bedra. Dat om nog goeie musiek te kan maak en al daai goed te kan doen. Dis ek dink eins wat dit maak is exceptional because you have to be. Ek dink deur daai statement laat dit baie makliker klink as wat die realiteit eintlik is. Jy weet, as ek nou vir myself vat, ek is my label. So ek doen al my artwork self, al die artwork wat jy op die social pages sien, met ek gaan design. Jy weet, ek moet die musiek skryf, ek moet die musiek promote. So daar's baie hoedens wat jy moet dra en die voel dat you can do it yourself is ook almal doen dit. So dis ook nou presies daai ding van hoe steek jy jou vlag hier nou
daai klein bietjie bo die res. Dis moeilik. Soos ek sê, niemand het eintlik 'n reguit antwoord hier. En dan die ander ding is jy het nie meer 'n label nodig hier, maar in my opinie, jy het die geld van 'n label nodig. Ja. Because you could do everything for free 10 years ago, but that's also changed. Jy weet, as jy enige traction wil hê, enigstens op enige social platform, jy kort 'n boost, jy weet, jy kort ads, jy moet nog steeds geld in dit indruk. En obviously die ou met die grootste beursie gaan 'n groter spread kan hê, 'n groter reach kan hê. En dan die ding van, jy weet, jy kan jou musiek uitsit vir die wêreld. Ja, jy kan, absoluut. Die nice ding is dat jy dit kan doen. Jy weet, jy kan DistroKid gebruik, CD Baby, al daai tipe goed. But again, it comes back to the point, everybody's doing it. Ja. En dan moet dit die wêreld Almal doen daar, maar het. almal moet daai iemand moet daar uitkom. Ja, maar almal doen dit. Ek Dalk bedoel, iemand luister Spotify. nie, Jy kan dit uitsit vir die wêreld, maar mense moet dit actually kan kry. Ja, Dis moeilik. jy weet, en dan kom jy 'n ander vraag is, does it translate to people actually taking the effort to get out of the door and go watch your show? Ja. Want ek kan nie vir jou antwoord gee nie, want dis maar baie op en af, ek weet nie. Voel vir my mense moet dit doen, maar dan again, ek het nou al gesien, daar's al cult bands wat geen social media doen nie. En dis ek nou weer van fascinerend, want partykeer daar werk dit. Daar's Dis 'n ding van 'n band, cult following, jy kan dit nie regtig Ja. kan Priceless. quantify nie. Ja, so ons bly in 'n baie interessante age, want ek voel, as ek sê, daar's baie paai om af te gaan en niemand kan nog vir jou vandag kan of sê, hier is die formule nie. Jy weet, doen A, B en C en jy gaan by D uitkom. Waar in die ou dae was dit baie limited and there were a lot of gatekeepers. Maar dit gaan en gaan gekoel. Ek gaan jou vat en A, B, C en D en jy gaan 'n superster wees. Alhoewel daar was baie shady goed ook, met baie mense nie van weet nie. Ek bedoel, een van my goed wat vir my baie fascinerend was, is hulle het shelving genoem. Wat sê nou maar, jy kry iemand soos Amy Winehouse, so hulle sign vir Amy Winehouse, Winehouse, there we go. Ek wil net sê, ek nog net een bier gehad. Ja. Vir- Honest mistake. honest mistake vir Amy Winehouse. En dan gaan kry hulle 4 ander girls wat kind of van haar vibe is en doen wat sy doen. En hulle maak vir almal 'n album en dan kyk hulle wat sy in werk. Wow. En dan die ander 4 gaan hulle net nee, maar nie worry nie, dit sal volgende jaar uitkom of jy weet, dit sal uitkom. Ag baie dankie. Dis En, die tyd toe mense nog te veel geld gehad het. Yeah, it's like Dis we 'n were incredible story. we were always getting screwed some way or another. Vandag is maar net 'n ander, it's a different version of the same thing. Yeah. Anyway, die wêreld is sak. Ek dink dis 'n goeie punt om 'n om 'n short break te vat Ja. vir ons laaste rukkie. Ja. Kom ons drink nog bier en Ja. Nou, dis seker weer inval. Ons So kan so laaste paar quick questions vir en action. in action. Ek's reg. So jy het redelik Ek's reg Johan. Quick fire round. Dis het meestal comic timing. ja. Ja, Ek wil net gou die foon gaan afsit julle. Verskoon my Dis net okay. gou. Sorry. Stalk iemand wat bel vir 'n gig. Splashy wat versink word wil terug. Ek sien liefde oor die dam aan sodat hoor kom jy 'n ghost. As dit die Up the Creek mense is, ek dink jy het nog tyd. Volle line-up is nog nie announced nie. Ja, ek sal julle my Up the Creek? lewensvisie maak. Mijn goed sal my so gelukkig maak as om die Saterdag was so nou in the Violent Free preset by Up the Creek te sien. So, as enige iemand van Up the Creek luister. Ons sal baie Net met sal baie met liefde weer af speel. Ons sal- Ek weet nou nie wat ek verkeerd gedoen het, ek's jammer. Maar Ja. in ons individuele kapasiteit kan ons al oortuigend wees, so maybe eendag sal ons Hey, mense weet nooit nie. Ja, Power of the crowd, man. paar mense oortuiging met ons te gesels met minimale luisteraars. So. Onthou dis daai ding wat ek altyd sê, ek sien dit baie as jy gigs speel. Ek neem dit altyd die 3 mense reël. Want mense sal doodstil staan as jy kyk. Nou awkward van like kyk, hou nou van hierdie en ek wil eintlik dans maar Kan ook nie. niemand doen dit nie. Okay, ek staan maar net hier. Dit vat uit 3 ouens. Vat een ou wat die braaf ou is om dit te begin. Dan die ekskuus nog die tweede ou. Dit sal van okay. En dan is daar derde ou join. Then it's over. So dit Want sê dit vir is my- mure wat dit gaan. toe ons ons Almal Up the Creek kaartjie gekoop het, dan gee hulle vir die geleentheid om te sê wie wil jy hier sien? Ja. En ek het gesê Bason Lou en hy het gesê Bason Lou. So as nog een ou gesê. Exactly. Bason Lou, Dis dan net 3 keer uit. is dit die mix. Dan is dit domino effect en dan is dit staan. Ja, so jy daai oproep kom dalk, jy weet dit nie. Ja, wat sal lekker wees.
gepraat om terug op die rekord te kom. Jy het nou gepraat van jy het bietjie met die Violent vir die Peace Europa toe getoer. Yes. Ek dink Zinkplot het een keer in Europa gespeel as ek dit nie Ons mis het in Engeland gespeel en ons het gepiggyback op 'n Valiant toer. Okay. Want ek moes gegaan het want ek het soms nog gespeel. Nice. En dit was wanneer was dit? Dit was lank terug. Maar dit was nogal pretty amazing. Ek bedoel dis baie moeilik om vir mense te verduidelik want dit was 'n tyd ons te dink gehad wat ek dink ek kon vir 2 jaar in Engeland toe gegaan het. Sonder 'n visa. Daar was 'n tipe exchange wat ons gehad het tussen Engeland en Suid-Afrika. En soos wat almal nou Korea toe gaan of Vietnam toe gaan, het almal Engeland toe gegaan. So my eerste keer wat ek in Engeland was ons daar vir ek dink 3 weke. Ek het die woord Engels met enigiemand gepraat hier. Ek het Afrikaans gepraat. Ons het Afrikaanse bars gespeel. Dis al dit kon werk. Ja, dit was letterlik jy loop buite die tube stasie dan sal like 5 ouens met pikswine en Afrikaans praat, verstaan? Like dit was 'n Leon Schuster movie. Het uitgeloop gaan what's happening. So dit was nogal so baie mal ondervinding en obviously vir ons om van hier af te kom, dit was iets heeltemal anders te wees in 'n heel ander stad. So ons het Engeland getoer, nie meer Prieska nie. Nee. Bertie, yes ma'am. Sir, how goes with you? En dink uit een hand, ek kan nie onthou waar ons gespeel het hier. In Afrikaans sal jy maar sê, hoe baie vir die bier? En na die vrou gaan, yes ma'am, beer, how many? Sy het hom baie snaaks te kyk en gaan, ek weet, hoe baie bier wil jy hê? Moet ek sê hoe baie jy moet hê? Ja, I don't know. So, nee, dit was, dat was Malta. Ons het 2 keer Engeland gegaan. Die eerste keer was met Valiant, die tweede keer het ons 'n fees gespeel. Cheapers. Het was ons, Voet en Odons, Karen Zoid, nog 'n paar ander, maar het was 'n komieklike comedy of errors van 'n festival. Die ou is nou nog vandag weg. Is 'n crime documentary. Niemand weet waar hy is. Fire Festival. Dis Fire Festivals, absoluut. Hier's 'n goeie tip vir julle. As julle ooit by 'n festival, as julle by die punt kom, as jy ooit by 'n festival speel en die manager van die festival kom tel jou op, dan weet jy daar's iets verkeerd. Jy moet Fire Festival vibes. Jy moet mense om dit te doen. Jy moet nie self doen nie. Ja. Ek bedoel ons het in Engeland, ek kan onthou ons het geland. Die eerste teken moes ons al geweet het, maar toe is ons anyway in Engeland. Ja, wel. Ons het omtrent ek dink vir 2 ure by Heathrow gestaan. Want jy het niemand gereël om te kom optel nie. So het was 'n whole comedy of errors. Ek bedoel die Niks waaraan jy nie gewoond was op daai stadium. niks dis nie aangewoond was nie, so dis fine. Die kreefees was daar en al daai. Ja nee, ons het al met ys gegooi. Daar's al baie interessante tye gewees. Is dus ook een van die is dit 'n Wellington show wat jy iets gesê het van die hele delery ding en toe staan almal op en loop uit of Dit kan wees. Ek dink Bert het dit vertel. ja. Maar die kreefees was ek daar. Afrikaanse mense was eintlik baie ardent ook. Is my moeder snaaks. Hulle het ons gegooi met ys en toe besluit hulle maar hier is nie vir hulle nie. En almal het net so mooi opgestaan, uitgeloop. Jy weet self like mamma, papa. Jy weet dis nou tyd kom. Ek het eintlik hier Europa opgebring om te hoor jy het 'n bietjie gepraat van Zinkplot ervarings. Julle onlangse toer nou met die Violent vir die Peace. Enige goeie Europa toer stories gate om uit te check wat definitief moet werd is. Ja, daar's baie hoor. So my favorite gig wat ons gespeel het, maar hulle almal was awesome. Daar was ek sou vir een snaakse storie vertel en ek sou vir een die favorite storie vertel. So ek sê eers begin met die snaakste een. So Europa is nogals baie georganiseer, moet ek sê. Die booking agent was baie goed. Everything ran as it moet. Hulle gee vir julle itinerary, jy weet waar jy moet wees. En die een plek is Rockkneife in Univer, 'n baie weird dorp in Duitsland ergens. Nou kom ons daar aan, dis al klaar donker. Dis half moerkoud, dit snoei half. Loop ons in, maar is hier regte like blues juke joint man, like dive bar. So ek sê dis cool, jy weet. Maar die booking agent het vir voorheen tyd gesê met hierdie plek om daar speel meer half blues. Ja, like baby blues. Ek sê okay. Loop ek aan. Kom ek gereed die ouens, maar die neus is al klaar so rooi en jy kan al klaar die vodka half ruik op die ouse. Awesome. Maar jy kan nie Engels praat nie. Hy praat, soos die ding van Duitsland is hilarious. Hulle praat Engels om vir te sê hulle kan nie Engels praat nie. Nou sê vir ons, you know that song, that Bonnie and Clyde. Ek gaan, ja, don't play that shit. Don't play that song. I don't like that song. So dis net ek begin het. Kom ons aan, daar's 'n sound engineer wat ook vir ons gesê het. Gelukkig het die van die ou toe vir ons pause gespeel het. Kon ons toe like uitsort. En op die einde van die aand is dit so, hoe kan ek sê op 'n stasie dat ons het Bonnie and Clyde 2 keer gespeel en het al 2 keer
gedans. Agtergekom. Hy het gedans en 2 keer geval en gedans en gesê ons is die beste band wat al ooit daar gespeel het. Wow. So dit was iets wat my 'n bietjie weer aan reminded me of home. Ek was so jy weet. Maar die beste gig vir my was 'n plek in Gerks Juke Joint. Gert is 'n legende. Ons hoop om weer daar te speel. Gelukkig dink ek hulle luister hierdie podcast nie, want ek dink hulle kan Afrikaans verstaan nie. Ons Maar, het al gesien dat ons 'n paar interessante luisteraars het oor die wêreld. Wie weet, maar Gert was amazing. Dit was baie great. Ons het saam met 'n girl gespeel, Ellie Venables. Is nou nog ons pretty groot in Amerika. So wat die ou doen, hy het 'n barn op sy plaas. Nou dink jy, 'n barn, jy weet, dit gaan maar pretty dodgy wees. Jy loop aan, dis amazing. Like die moerse stage, amazing PA background. En dis maar wat hy doen. So een keer 'n maand dan hy noem dit Guitar Festival. Dan kry hy net 'n klomp ouens wat like om te kom sê, ek het Dan Patmanski het ook al gespeel. Waar was dit? Was die vorige Kings Dit of Leon is album wat hulle amazing. mos die album launch het hulle soos in so 'n barn. Dat was nou hierdie- of hierdie ene Ja. gewees. Ja, dit was pretty cool. So dat was cool. Maar dit is ook 'n random dorpie. Ek dink dit was meer bewaar as ek kan as ek reg onthou. Maar baie cool mense ontmoet. Ons het 'n Amerikaanse band ontmoet. Mense kan nou nie sien nie, maar ek het actually die hemp aan. Ons naam is Nick Passy. Baie cool, like folky tipe vibe. So dit was baie, ons het dit baie geniet. Dit was baie, ons het baie uit om dit weer te doen. En dit is nogals, ja, as ek sê, jy ontmoet, I mean, live on tour, jy ook, jy ontmoet die coolste randomste mense, jy weet. Can it imagine? Baie stories, wat ek sê, badkamers, vloere, whatever. Ons het in tuine, barns, ons het in fonteine in Pretoria, het ons in Karavaanpark gaan slaap. Een toer. Wat na die tyd was mense soos, hulle is lewendig. Jy weet, you survived. Want ons is, wat bedoel jy? Hulle is nogals dodge. So, okay. So ja, Ek weet Pretoria het Karavaanpark. daar is apparently 1 of 2. Okay. Fonteine Julle het het hulle dit gevind. koppie ook 1 of 2 keer daar gehou. Ja. So, Ja, jy weet interessante tye. ons het al kan oor die oorsee ding gepraat het. Enigiets interessants wat jou uitstaan in die musieklandskap op die oomblik, soos wat jy in die laaste rukkie dalk ontdek het wat jy so gevoel het, hierdie is dan nogals hier is nou Ja, cool. daar's Of sal paar goed, goed bro. recommend vir mense om te luister. Enige cool invloed of iets is dit. Ja, ek bedoel ek is 'n baie groot Marcus King fan. Nathaniel Rateliff. Sing Marcus King uit the Well Leaky. Yes. Okay. Het jy. Nathaniel Rateliff and the Night Sweats, ook baie cool. Daar's ook ou Kingfish Ingram, the most dude. Kom uit Mississippi. Speel baie cool blues. En natuurlik my favorite band, kind of van die laaste tyd, is Rival Sons en daar's ook 'n band Dirty Honey. Maar Rival Sons is ek absoluut obsessed mee. Ek dink is van baie 3-piece CD's. Okay. Pretty much die volgende is wel albums vandag gaan kom. Is Ja. enige van daai wat ek nou nie ken nie local of so iets local wat jy kan recommend? Local, yes, he's nogals baie. Wel, goeie braaf van Kenny Hughes. Dink is nogals baie underrated dude. Kenny is amazing. Ja, die local scene, ek bedoel Karel en die Kranies band doen ook baie cool goed in Afrikaans. En dan is dit maar die paar OG's, ek bedoel Dan, Albert, Crimson House. Die ding is hier's so baie talentvolle ouens. Jy moet net half gaan soek. Jy weet. Hoe sal jy sê vergelyk soos nou met toe julle sê maar begin het, soos die Afrikaans is daar genoeg geleentheid vir die ouens om al soos Ek dink so. deur Ek te dink breek of my persoonlike gevoel is veral in Afrikaans is daar nou 'n baie groot opportunity vir 'n alternatiewe band. Voel vir my daar is nogals Nie 'n baie gap. nou nie. Ja, Nee, nie baie ek nie. bedoel die enigste band, of die bands in Afrikaans wat nog half daar is Spoegwolf en Volkhof. Dit voel vir my dis net spoegvol vir Dis sien half nuwe niemand nuwe anders, bands. ja. hier. ja. Vanavond is nogals cool, maar dis 'n bietjie meer folk, ek sê die half. Ja. Ek dink die gap is daar vir iets 'n bietjie meer harder om deur te breek. En Iets tussen spoegvol en Volkhof. ja, Ja. jy weet, die gap is daar, maar ek voel die Afrikaanse mark is obviously massive. As die Afrikaans sing het jy klaar 'n redelike leg op. Maar dit is ook baie kompeterend. Daar's baie mense wat in daai mark is. Maar hoe ek het sien verander het, ek bedoel toe ons begin het, ek het nooit regtig Afrikaanse musiek geluister nie. Ek bedoel toe ek op hoërskool was, excuse nog, it wasn't like MK reg het was dit daar nie. Ja, daar was niks om te luister nie, so ek kon nie regtig. Dit was letterlik like Al was Koos. goed te luister. ja, hulle was Koos Piet en Valiant. Ja. Ek bedoel toe ons begin het was dit letterlik Koos Piet Valiant Akkedus en Geen Groen het al net begin. As ek nou al sê dit was die label van alternatief op die kant op daai stadium. So toe ons begin het was dit half it was still a small club en toe MK kom het was amazing om te sien hoe dit hoe gegroei het en ontplof het. En jy weet
ewesklik bands wat baie heavy was, soos FL, wat amazing was. Dit was baie lekker om te sien, dit was nogal die eclectic itself, dit was baie eclectic. Voorheen was dit meer half, soos ek sê, half van daai Dylan, Yes, folky. folky, maar met 'n rock edge, Ja. tipe ding aan dit, en toe MK kom, toe ewesklik, is hulle ander bands, en Straatlig Kinders, FL, jy weet, van ons tot wie weet wat. Ja. En Maar ek dink ook daar's 'n gap tans want dit is maar spoegvol van fokke wat Kyk. baie gig vir ja, kyk, die Spoegvol Boys het amazing, ek bedoel, absoluut respek vir dat daai ouens nou al kon regkry. Dit is incredible, ek bedoel. Hulle speel nou al Melkweg. Ek bedoel, Melkweg is groot. Dit is Ja. nie 'n klein venue, venue nie. So, jy weet, maar ek voel nogal daar's 'n bietjie van 'n gap nou vir iets nuuts. Ja. Ja. En daar is daarom nog 'n platform. Ek bedoel, daar is nog kyk net, het dan nog 'n musiekkanaal wat jy video's goed kan opsit. Ja, en met sosiale media, deesdae is dit ook, ek dink daai is eintlik jou in. Soos ek bedoel, as jy nou sê soos daar's 'n gaping, jou gaping moet probeer nog steeds jong mense wees. Dis wat gaan dryf. Ja. Voel ek. Jy moet hulle reach, ja. Ja, kyk, jy met soos ek sê die ding wat MK viable en valuable gemaak het, is jy kon hoërskoolkinders. Ja, jy moet, Ja. En ek voel daai is 'n bietjie missing. Definitief. So as jy 'n manier weer kan kry om half, hoe kan ek sê, 'n daai te kan target, dan het jy baie goeie kans. Maar dis wat ek nou net gesê het, ek voel daar's 'n gap vir soos maybe soos 'n YouTube channel of iets wat maybe net gefokus op om maybe soos nuwe artists bietjie te druk. Soos nie vir geld gewys of iets, maar net soos iemand wat soek vir nuwe Afrikaanse rockmusiek wat kan weet hy kan daar gaan uitcheck. Dit gaan nie MK wees nie, maar dit Exactly. Ek meen dan daar's Bok Radio en daai goed wat baie cool is. Maar radio ongelukkig kyker half definitief meer vir 'n sekere, kan ek sê, they're going in a certain direction. Ja, en soos ek wil toe ek op universiteit was al pelle van my wat soos bands gehad het wat sê net maar locally 'n paar goed gespeel het en so en hulle was genuinely goed geweest, so talented dudes, maar daar's soos ek sê daar's net nie 'n platform vir hulle om net daai stappie verder van jou eie universiteit. Hoe kom jy na Exactly. iets verder? Ja. Soos, Jy weet, dis ek vroeër gesê, die ding wat MK amazing gemaak het is, as jy 'n video gehad het en dit het 'n relatief 'n goeie rotation gespeel, jy kan toer. Jy kan Pretoria toe gaan, jy weet, hoe kan ek sê, dis nie net wenig dat almal seker nou maar geweet het wie hy is nie, maar daar's genoeg mense geweet het wie hy is om nog ander mense ook saam te bring. Om te gaan, ja man, ek het die band op MK gesien, kom ons gaan check it out. Ja, dis genoeg 'n credential vir jou om Exactly. te kan, And then you build a fan base, want dan gaan jy weer terug en dan, ja man, dit was laas keer cool, jy weet. So, dis moeilik, want ek bedoel, daai ding is kind of internasionaal ook, ons vergeet baie, dis nie net Suid-Afrika nie. Maar Ek dit dink internationally dink ek is dit ook nogal 'n groot probleem van daar is nie meer baie platforms of weer soos ek voorheen gesê, die platforms wat ons beloof word as hierdie, jy weet, you can go viral on YouTube of TikTok or whatever. It's not that easy. ja. en ook onder And it's Afrikaans. flooded. Soos gesê het, Afrikaans is 'n baie klein Maar- kind Yes. of Maar even met soos van my gunsteling bands wat nie van Suid-Afrika afkom nie. Even vir hulle en die tipe musiek wat hulle maak. Daar's so baie wat jonk begin het. Soos Twin Peaks byvoorbeeld, wat net of kind of doodgeloop het want soos jy sê, it's not that easy. Like not that easy. even soos hulle wat nou in Amerika is, dit Jy weet die Amerikaanse bands wat op die oomblik gaan, hulle kan nie eintlik met toer, want dit is meer viable hier. exactly. En it's scary stuff. dis En dan die- dink jy, julle ouens toe nog in luxury. ja. Kom Suid-Afrika toe. Jy weet, ek joke altyd, ek love altyd hierdie documentaries van, jy weet, we started out in a van. En dan sê ek, fuck yeah man, ons het eers geld om 'n van te Ons koop. dis weggegaan. We didn't even have a van. Ons het 'n bakkie gehad wat ons gelukkig het Bertie dit van die plaas af gekry. Ja. Ek dink met die flip met daai vergeet van my wat ons albei nou gekyk het. Ja. Dink dit het al en ek en hy het na die tyd net soos vinnig al oorgesels voordat ons gaan werk het. Back to reality. Ja, Back was dit toe net al soos van dit was bietjie somber en sad in die sin Ja. van soos waar is vandag se avontuur soos Ja. Ja, dis moeilik. Ek bedoel dit nou Dat is alternatief somber, is groot, maar ek bedoel dis in ons drie in die kamer en obviously almal wat luister so net ons drie nie, maar ek weet nie of hopelik ek weet nie of dit Basies. ek weet nie of ek dit alternatief sal noem nie, maar anyway, dis my opinie. En ek kan verkeerd wees, maar so ja, dit is ja, men soos ek sê, vir baie van hierdie goed ek kan klaar daaroor, maar ek kan nie vir jou antwoord gee nie. Dis Maar as so. dit ook of vir my voel dit vir my so stel vandag se jonger generasie ewe nog belang in sulke goed. Dis ook my Kyk, volgende
kyk, dis vir Reach ons, hulle net. dis vir ons van my generasie nogal 'n moeilike konsep om ons a difficult thing to wrap our head around. Want jy sien dit al en dis ook wêreldwyd, dis nie net Suid-Afrika wat mense ook in ag moet neem. Maar jy weet, ek joke altyd en sê Lars Ulrich was actually right. Want wat gebeur het met die advent van Napster? En jy weet, Napster, dit sou iemand anders ook wees. Like Napster was maar net toevallig die eerste een, but it would have been somebody else if it wasn't Napster. Waar musiek het sy waarde verloor. It's lost its value. In die sin van dit is nie meer 'n commodity as wat dit was 20 jaar terug. Want nommer 1, almal doen dit. So it's basic market. It's this basic market economics van jy weet, the more supply, klaar die prys. Demand, ja. Maar ook deur die MP3 revolution en Spotify nou te begoed, music has become number 1 free. En dis iets wat ons kop moet oorkry, want dit jy weet Pandora's out of the box. Dit gaan nooit meer verander nie. Dit is hoe dit is nou. Gaan niemand oortuig om dit te betaal nie. Dus. Nee, want hoekom moet hulle? Ek sal ook nie. Ek bedoel as ek nou groot geword het, sal ek gaan like jy het betaal vir musiek, wat fout nie. Ja, ek kan jy weet ek kan pay $50 a year vir Spotify en ek kan soveel musiek luister as ek wil. En so with that being said, so musiek het eintlik the value's changed. It's free, it's not the same thing anymore. En die ander ding is basies jou live shows, dit is nou maar dit. That's how you make your money. So dit is nog wel 'n bietjie concerning as anders begin raak. Jy weet, maar dan kan jy eintlik met toer hê, want dit is eintlik meer viable hier. So musiek, ek dink ons gaan deur 'n transition phase en dis die hele tyd om die kinks te probeer uitwerk en te kyk wat se pad vorentoe en wat werk. Maar ja, ek dink die grootste blow vir baie ouens van my generasie is die feit dat ons moet aanvaar musiek is it's not a commodity anymore. What it used to be. En dit is maar 'n moeilike ding om te aanvaar. But if you want to go ahead, you gonna have to. Ja. Ek voel die Jy weet. model het definitief die groter ouens bevoordeel, maar die kleiner ouens is Totally, maar mense moet ook nou weer dink in die ou dae die model was kind of maar dieselfde. Omdat die een ding van die record industry wat ek dink 'n baie interessante statistic is. The record industry for a long time was the only industry in the world that had 90% failure rate, but was successful. So in ander woorde, as jy nou mooi daaraan dink, If one makes it big. ja, 9 uit 10 albums het net getank. It didn't really do anything. Een thriller nodig wat letterlik Ja. soos But you had one that made so label, much money ja. that it alles anders gecover het. Ja. Jy weet, so Cross observation. dis moeilik, want ja, dit het value gehad, maar het dit regtig jy weet, ons is maklik om te dink aan die ou dae en but it jy weet, daar's net die democratization of van ek dink is wat verander het. In die ou dae was daar baie gatekeepers. En in 'n manier, hier kom die old man yelling at crowds, in die ou dae jy moes regtig talentvol gewees het om 'n album te deel te kry. ja. Because it wasn't, I don't think necessarily that daar minder bands was hier. Maar jy het net die 5 bands gehoor wat die which made it to the part of like album, you know. So ja, ons bly in 'n interessante era. Ons bly in 'n era van sukses. Music is free, albums are dead and you have to have a social jy moet 'n hele social mense wil weet wie's jy. Jy weet, hulle wil baie meer weet wie's jy, wat doen jy as wat in die ou dae was die musiek genoeg. But the music isn't enough anymore. You're gonna have to do more than that. En dit is maar aanpassing, jy weet. I'm okay. Kan ons hierdie deel inlos? Ons gaan hierdie deel inlos. Ja, jy kan. My vrou het net ingeloop om seker te maak ek seker. Dis die ding op die pad wat huishoudings ontstig. Dis ware, ek wil net sê dis ware liefde. I guess. Ons sal niks snaaks met hom doen nie. Maar die bed's nog nie in die studio nie. It's fine. That's okay. Love you. Is right. Dankie. Ja, awesome Awesome content. content. Ek moet dit definitief inhou. Ja, sou alles in man. Ek dink dis ook kind of ek weet nie as Willem nog iets wil vra op my laaste vraag sal wees. Jy het kind of vroeër klaar dit vir my bevestig, maar Die vraag is seker why continue. nee, ek die vraag is eintlik Meer positief as dit. is jy 'n tipe van 'n
Keith Richards figuur wat hierdie gaan doen tot hy omval, want jy kan dit net nie los nie. Dit is absolute verslawing. Ek het Of dink jy gaan dit iewers Ja, kootskool? ek het altyd gedink van nou is definitief kan ek sê there's an age where like die Stones is 'n goeie voorbeeld. Ek love die Stones, maar ek is eens. Ek is Hulle seker kan nie tyd. help nie. Maar it's kind of impressive ook, ek weet. It's pretty much. Maar dan dink ek vir myself like as ek in daai posisie was, sou ek probably presies dieselfde gedoen het. Ja. So met 'n antwoord ja, ek dink dit kom terug op daai ding wat ek gesê het like ek voel you get musicians, you get entertainers and if you're lucky you get both. En ek joke altyd en is so 'n cliché ding om te sê, maar in my geval voel ek dit is maar so ek het nie regtig hier gekies nie. Ja. I think it chose me. Want ek het al dit raak al hoe moeiliker soos met ou raak. En soos ek sê nog nie die jy weet, die status behaal wat jy 'n mansion kan koop in 'n Lamborghini nie. Dit raak baie maklik. Dit raak baie moeilik om to pick up the guitar and keep going because jy word baie teruggeslaan. You get hit back a lot as you go on with this thing. As ek altyd sê, musicians are the most resilient people in the world. We are now more than any other people I think in life. Ons en kunstenaars maybe. Maar soos ek sê, dis 'n ding wat like if you pick it up and it still fills you up and it still brings that thing in your soul. Hoe los jy dit? En alhoewel ek 'n paar keer al wou weggeloop het, hoe doen jy dit? So nee, ek dink I'm a lifer. We say Albert nog wat 4000 gigs, so I might be getting it right at this point. Kyk maar. Wel ek dink ons sal sê ons hoop vir nog vele albums, nog vele shows, definitief 'n paar los festivals, maybe 'n odd musiekvideo hier en daar. Nee man, ek gaan nou alweer so later gaan like ag volk speel hy nog steeds. Kom aan. Ons kan net hoop. Ons kan maar net hoop. Ja. Kyk, ek sal een ding sê, ek love AC/DC, maar ek dink is tyd. Want Wat dit is is hulle hierdie besig oor. It's basing my Angus. Ja. Ek dink is Angus en ek dink die vocalist is weer terug. Ek het familie gehad wat 'n show van hulle gaan kyk het live en hulle sê dit was incredible geweest. So Ja, kyk. well, if they still got it, I mean. Ja, is moeilik, want dis is jy weet een band wat ek love is Lynyrd Skynyrd. En op die oomblik is daar is nie eers meer, daar is letterlik nie meer 'n original member in Skynyrd oor Ja, nie. dis But then again, funny ouens wat daar is, speel ek nou al vir 20 jaar. hulle Nie bad. voel ons. Hulle is, jy weet. So dis Ag, mense moeilik. dit van Zinkplaat ook eendag sê. Soos met Zinkplaat is dit moeilik, hè, want ons het al nogals baie gepraat. We talked about it en ek het ook al my gedagtes oor gehad. En ek dink die appeal van Zinkplaat voel ek en julle moet my nou reg help is meer die audience perspective was dat dit gevoel soos 4 ouens met wie jy kan braai. Yes, Toevallig fair. goeie musiek maak. So ek dink dit sal nooit werk as een nou finaal besluit jy weet hy is nou klaar. gebraai. Ek dink as jy die eerste keer sal nie werk as iemand anders inkry. As jy die eerste keer daai boundary oorsteek van 'n ander member inkry is dit nooit vir die Ja, vir die session nude luisteraar inkry. ookie. Ja. Ek dink julle gaan soos julle revival gaan kom as Bytel soos aftree en sy kinders universiteit toe. Probably. Dat hy finally die tyd het om in Zinkplaat te sit dan is da's julle tyd het Ek gaan hom opvat om daai en as agter gaan ek al welkom. Wat is jou verskoning nou? Jy moet net Daar tyd. soek ons ten minste soos 2 albums Trek in moet 2 hulle jaar. rypad toe dan. Kom aan man, Bloemfontein is ver. Twee albums op 'n slag. Dis wat ons doen daai tyd wil hê. Exactly. Ek sal invest vir dit. Al vir dit. Sjoe, dit was what a treat. Ja, Nee, yes, baie dankie vir julle Hans. Ja, ons wag actually nou al lank om hierdie enetjie aan die Sê gang te ek kry. hoop ek het die luisteraars te veel afgesit hè. Nee, ek dink hom net. Om daar eens musiek Net is honestly te chat is die beste wat jy ja, kan doen. sal nog vir almal daar buite sê musiek is baie pret. It's more fun. You have to do it. Ja. Ja. Ag ek voel ek sal net eindig met jy weet weer eens ek het 'n post gemaak 'n tydjie terug toe Kobus de Kok Junior van die Black and Bones ongelukkig uit sy lewe gevat. En wat ek nogals like van hierdie tipe formats en wat ek vir julle ouens ook moet dankie sê, dit is min dat jy hoe kan ek sê so oop en candid kan praat oor party van hierdie goed. Wat ek sê, ek dink daar's 'n paar misconceptions. Dit lyk obviously van buite af. Ek joke altyd en sê julle sien altyd die lekker deel. Jy weet, ek spot altyd en sê die deel wat jy word nie betaal vir die uur wat jy op die verhoog is. That's not what you're getting paid for. Dis die uur op die pad. Dit is jy weet, keer in en uitlaat, dis die sound opset. Dit is die ure wat jy sit met jou instrument of jy weet, daai wat jy soos vir 2 weke aan 'n song sit en jy kan dit net kan laat maak werk en then suddenly just that's what you're actually getting paid for. En as I denk van jy weet weer ons almal met hierdie images of success die hele tyd portray in die nuwe wêreld wat ons nou lewe.
En yeah man, it's like everything in life. There's a lot of ups, there's a lot of downs. Partykeer is dit outright kak, ander kere is dit die beste gevoel in die wêreld. Maar as jy dink van as jy 'n passie het en 'n droom het and you really want it, nothing can stop you. Keep on doing it. Ek sal dit enige aanhou doen tot ek doodgaan. Al is daar 5 mense in die crowd of 5000. I'll still keep on playing, man. Ja, daai is inspirasie wat ons vir die luisteraars ook wil gee. So great manier om dit op te eindig, sou ek sê. En om môre kantoor toe te gaan. Nie die great vir die Ek sal eindig met Die ontsnappingsroute se outro. ek sal Wag, wat ek Sweet, ek kan eers weer nou. Wat? daai. Kom aan. Dis die podcast se intro song. En outro song. Dat is zoiets. Daai is die mees meta manier om 'n episode ooit te eindig. Wat ek al Dis die actual outro van die. Maar ek sal eindig met my favorite quote. Ek weet nie of julle vir Robert Old ken nie, ook 'n amazing local musician. Ek gaan op daai Robert het eendag gepraat. Jy weet, en dan kak kyk of whatever en sê net vir my, no matter how shit the gig is, remember one thing. You don't sit in traffic in the morning to go to a job that you don't like. So, ek wil net vir jou gesê, hou aan. Ek dink Moenie ophou nie. jy het vir al die luisteraars daar ongelukkig wat almal op pad werk toe die podcast aansit. Dis is As is what am I doing with my life? Hey man, party mense is gebore om ingenieurs te weet. Ons het hulle nodig. Ingenieurs, dokters, prokureurs. Ja, maar dis letterlik Melted kommissie wat gesê het wie benodig ingenieurs. Ja, maar Ons gaan dit definitief kat. ons sal eendag gekat het, maar karre van draad is al. ek kan vir die lies ook breek. Het meeste van die tyd weet jy nie eintlik waar die sang gaan nie so. Dit is Sometimes you just write it.